hulle gees is onontwikkel. En die teenoorgestelde is weer waar, ons kan lewe in ons lewe nou, jy kan deur moeilikheid gaan en jy kry 'n peace beyond understanding. Jy kry 'n vrede in jou wat sê, dit maak nie sin dat ek nou vrede het nie. Die lewe, dis horribaal, alles is sleg, maar ek het vrede binne in my. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. So Jesus sê, julle gaan suffer. Die Satan gaan vir julle verdrukking bring. Maar hy sê, staan sterk. Ons wil nou praat oor hierdie 10 dae deel. And be thou faithful unto death. So, hoekom ek sê, as jy gemartel word vir jou geloof, gaan jy hierdie kroon ontvang. Daar's 5 krone waarvan die Bybel noem. Jy kan 'n bietjie gaan kyk of jy al 5 kan kry, maar hierdie is een kroon wat jy weet jy kan ontvang, dis as jy gemartel word tot die dood vir jou geloof. Dis Christendom, of laat ek so sê, Bybelgebonde Christendom is die enigste geloof wat sê ons kan niks doen om gered te word nie. Ons redding is vir ons gedoen. Ons maak staat op Christus vir ons redding. En dit is 'n baie belangrike ding wat ons moet verstaan. En jy sal sien dit word ook uitgelig deur die boek van Openbaring. Jy sal sien vanaand, ons kan een van hierdie kerke wat ons gaan doen, kan ons 'n 7 weke kursus oorhou. Dit is hoe baie volume van inligting daar in hierdie goeters is. As jy wil gaan as jy die geskiedenis van elkeen gaan bestudeer, as jy al die applikasies in hierdie goeters van dit gaan bestudeer, dan gaan jy sien hoe diep dit kan gaan. Maar kom ons gaan aan en dan gaan ons begin. Ons het laasweek geëindig en ons het gepraat oor Johannes, wat se rol Johannes speel, hoe ons met sy karakter verstaan en hoe dit gaan opbou, hoe ons Openbaring gaan interpreteer. So ek het laasweek deur dit gegaan. Ek gaan nie nou weer deur dit gaan nie. As jy dit nie gesien het, moet jy gaan kyk na wat ons laasweek oor gepraat het. Maar dan kom ons nou by Openbaring 1 vers 4. So ek gaan daar vir ons lees. John, to the 7 churches which are in Asia, net weer eens Asia hier praat nie van Asië soos ek en jy dit verstaan nie, is meer soos Asia Minor. Dis basies 2/3 van Turkye, is die gebied waarvan hy hierso praat. Dan sê hy, grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne. Alright, so in vers 4 gee hy vir ons 3 tydsvorme van God. So hy noem 3 goeters daar. Hy sê, from him which is, unto him peace, from him which is, him which was, and which is to come. So hy gee vir jou 3 tydsvorme. So ons verstaan is die hede, die verlede en die toekoms. Dis hoe hy vir God beskryf, dis hoe hy vir Christus beskryf daar. Dan in vers 5 gaan ons en ons sien, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from all sins in his own blood. So hierso sê jy sien, weer 3 tydsvorme wat hy vir ons gee. So as jy gaan sien, hy sê die getroue getuie, dis wie Christus was in die verlede, dis wie hy was toe hy was op aarde. As jy gaan kyk, die eersgeborene van die dood, dis wie hy is nou. Hy is vir ons die eersgeborene vir die dood, hy het vir ons sondes gesterf, en dan gaan hy nog wees die owerste oor die konings van die aarde, die deel wat hy gaan regeer op die aarde is 'n deel wat nog toekomstig is. So klaar sien ons hierdie parallel in hierdie 2 verse. Hy sê vir ons in die eerste deel, die verlede, die hede en die toekoms, en dieselfde sê hy vir ons in vers 5. Dan is dit belangrik om te verstaan as 3 tydsvorme van redding. Ek dink baie mense mis dit. So vir jou om redding, ons noem dit die soteriology, soteriologie, die studie van hoe redding werk. En dis ook 'n in-diepte studie. En ek dink dit is 'n baie belangrike ding wat ons moet verstaan van hoekom ons sekere goeters glo en sekere goeters verstaan. Maar wat jy moet verstaan, daar is 3 tydsvorme wat verbonde is aan redding. Ek gaan nou vir julle mooi verduidelik hoekom ek dit sê, dat jy dit beter kan verstaan. Maar ook moet ons hier gou spring, net na Openbaring 1 vers 19. So kyk gou wat daar aangaan. Hier gee hy vir ons weer 3 tydsvorme. Hy sê, write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. So hierso sê Christus vir Johannes, hy moet hierdie goeie so skryf, dis sy woorde, is Jesus se woorde die. Hy sê, skryf die goed neer, wat was, die goed wat is, en die goed wat sal wees. So hier gee hy vir jou 'n uitlyn, 'n opsomming van hoe jy die hele boek moet interpreteer. Hy gaan vir jou goed sê wat was, en dis Openbaring 1. Hy gaan vir jou goed sê wat is, dis Openbaring 2 en 3. As ons gaan kyk na die 7 kerke, en dan sê hy, metatelte, wat hereafter, die goed wat hierna gaan kom. En dis hoekom ons hierdie boek sien as profeties. Hy gaan vir ons 'n groot deel in Openbaring gaan handel oor goed wat nog toekomstig moet gebeur. En julle sal sien soos ons gaan,
'n paar revelations wat jy sal kry hoor. Ek wil ook vir julle sê, toe ek hierdie voorberei het, ek het nog nooit so in diepte die 7 kerke bestudeer. Die laaste jaar toe ons hierdeur gegaan het, het ons baie van die goeters moes ek geskiep het, ons het nog minder tyd gehad. Maar laat ek vir julle sê, om deur hierdie 7 kerke te gaan is 'n emosionele rollercoaster. Dis soos die een oomblik lag jy, die een oomblik huil jy, die een oomblik is dit soos jy voel skuldig en die een oomblik jy sal sien hoe groot impak hierdie goeters op ons maak wanneer jy die Bybel so bestudeer en analiseer. Maar ek sê vir julle, ek was all over the place. Ek het nie geweet waar ek moet gaan met my emosies nie. En julle sal sien van die dieper goed wat in hierdie briewe vir ons staan. So ja, dit is hierso het ons hierdie 3 tydsvorme wat ons oor en oor sien in Openbaring of in hierdie 3 dele. En dis hoe ons moet kyk na die res van die boek. So as ons gaan kyk, die 3 tydsvorme van redding. Hierdie is 'n belangrike ding wat jy moet verstaan om die hele evangelie reg te verstaan. So die eerste deel is, ons was gered posisioneel van die straf van sonde. Dis wat Christus vir ons aan die kruis gesterf het. Dis toe hy vir ons aan die kruis gesterf het. En hierdie as ons kyk na soos die teologiese woord sal wees, justification. Ons is gejustify voor Christus. Dis een ding wat gebeur het. So die oomblik wat ons tot redding kom, as jy 'n besluit gemaak het om Christus te volg, is jy gejustify in hom. Hierdie is ook belangrik dat ons verstaan, dis een ding wat as dit werklik gebeur in jou lewe, kan dit nie ontgebeur nie. Jy kan nie onwedergebore raak nie. Dieselfde manier wat jy gebore is in hierdie lewe, kan jy nie ongebore wees nie. Dieselfde manier wat jy wedergebore is, kan jy nie onwedergebore raak nie. So dis 'n baie belangrike konsep om te weet, justification is 'n ding wat eenmaal gebeur en jy's posisioneel reg met God. Die volgende deel wat belangrik is dan, ons is besig om gered te word elke dag. Dit is operasioneel, deur die Heilige Gees. So die Heilige Gees maak dat ons daagliks strewe om nie te sondig nie. Dis wat ons sal noem sanctification. Hierdie gebeur deur jou hele lewe. Wat baie keer gebeur met sekere van hierdie soteriologiese idees wat die ouens het, is hulle meng hierdie twee op. Hulle begin die dele van sanctification deel maak van justification. En dit lei tot goeters om te sê, maar ons kan werk vir ons redding. Ons kan goed doen om gered te word. So kom ek sê vir jou, wat jy mooi verstaan, as jy 99.9% genade het, met 0.01% werke, vernietig hy 0.01% werke, al die genade. Dis of 100% genade of dis werke. Dit is hoe genade werk. Die punt is, ek en jy kan niks doen. Ons kan niks werk vir ons redding nie. Die belangrike konsep is wel, die oomblik as jy regtig gejustify is, as jy regtig posisioneel reg is met Christus, gaan die res van jou lewe nou begin neig na heiligmaking. Dis wat sanctification is. Dis heiligmaking. Jy wil heilig raak in die Here. Nou, as jy nie daai begeerte het nie, so sê nou maar jy sê, ek het eendag vorentoe gegaan in die kerk, ek het my hart vir die Here gegee, maar dan lewe jy so woes soos die wêreld. Jy drink elke naweek, jy vloek en jy gaan te kere, dan wys dit jy het geen sanctification nie. So dit is in 'n manier 'n bewys dat jy nooit regtig gejustify is nie. Die manier wat ons lewe, sal jy lyk soos 'n Christen. Die oomblik toe jy tot bekering gekom het, moes daar iets in jou verander het. Toe ek werklik tot bekering gekom het, wou ek nie meer die goed van die wêreld doen nie. Die goeders wat vir my lekker was nou vir my, dis boos. Ek kon nie meer in 'n kuierplek gaan sit nie. Ek kan nie meer daar sit en luister na Taylor Swift en al hierdie gemors wat speel op die ding en mense dans en mense vloek en mense drink. Iets in jou gees moet vir jou sê, ek hoort nie meer hier nie. As jy nie daai sanctification proses het en jy is nog gemaklik om in sonde te lewe en jy is nog gemaklik om deel te hê in al hierdie goeders wat die wêreld doen, dan moet jy vir jouself vra, posisioneel is jy regtig reggemaak met Christus. En jy sal sien, reg deur die Bybel waarsku ons dit teen dit. Maar dan laastens, in die toekomstige tyd sal ons sien ons word gered in 'n verheerlikte liggaam, glorification, waar ons heeltemal weg van die teenwoordigheid van sonde is. So sien, hierdie is die 3 stappe van redding wat jy moet verstaan. Posisioneel in die verlede is wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis. Operasioneel is wat daagliks gebeur in die hede tyd en dan toekomstig is dit glorification wat wanneer ons in verheerlikte liggaam in die millennial kingdom en in die hemel saam met Christus sal reën waar daar geen meer sonde is nie. So dis die ding, sekere dele van die Bybel mix jy dalk op met een van die. Veral wanneer dit kom by sanctification en justification. As jy daai twee opmeng, dan gaan jy baie deur mekaar raak en dit lei na ander tipe sektes. So elke tipe sekte word gebore uit die idee van jy kan werk vir jou redding. So wat Islam glo is, jy weet jy moet met 'n bom om jou lyf hier in 'n gebou in hardloop, dan kan jy jou virgins kry as jy nou dood is. Dis die tipe goeders wat hulle teach. Jy moet werk om gered te word. Jy sal dieselfde ding sien in die Mormoonse geloof. Jy sal dieselfde ding sien in 'n groot deel van die Rooms-Katolieke kerk. Dis Christendom of laat ek so sê,
Bybelgebonde Christendom is die enigste geloof wat sê ons kan niks doen om gered te word nie. Ons redding is vir ons gedoen. Ons maak staat op Christus vir ons redding. En dit is 'n baie belangrike ding wat ons moet verstaan en julle sal sien dit word ook uitgelig deur die boek van Openbaring. Maar dan gaan ons aan. So ook weer terug in vers 4, as ons daar sien, hy het gesê, John to the 7 churches we are in Asia, grace be unto you and peace from him, which is, which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne. Nou ek persoonlik dink, en as baie ouens wat saam sal stem, dat Jesaja 11 vers 2 is 'n plek waartoe ons kan gaan. So as jy terugblaai, na Jesaja 11 vers 2, dan kan jy gou daar kyk, dan sien hy noem hierdie 7 geeste, en ek dink dit is 'n verwysing na die Heilige Gees. So dis waarvan hy hier praat. So jy sien die drie-eenigheid in die eerste paar verse van Openbaring. So as jy gaan kyk, Jesaja 11 vers 2, Jesaja 11 vers 2, ja, sê, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So hy neem 7 geeste hier. Hy sê eers the Spirit of the Lord, wat ons nou sê is die Heilige Gees. En dan sê hierdie is 'n gees van wisdom, understanding. So die 7 spirits wat ons sien hier in Openbaring, dink ek is 'n verwysing na hierdie deel. Daar's seker ander ouens wat sê hierdie 7 geeste is die 7 engele wat die trompette en die bakke en daai goeders gaan uitdeel, die skale wat ons gaan sien later in Openbaring. So dink jy daar's 'n probleem om dit te sê nie? Ek dink eerder dit is 'n goeie verwysing na die Heilige Gees, soos ons dit sien in Jesaja 11 vers 2. Dan sien ons in vers 6. Kom ons lees al vers 6. And have made us kings and priests unto God and his Father, to him be the glory and dominion forever and ever. Amen. So wie is die kings en priests? As ons kyk in die Bybel in die Ou Testament, wat interessant is die kings en priests was geskei. Hulle was van verskillende tribes af. Die een was van die tribe van Juda en die een van Levi. So jy Juda en Levi en is 2 tribes en hulle was geskei. Die kings en die priests moes nie gemeng het nie. Hulle was 2 verskillende dele. Nou daar's ander mense wat na verwys word as kings en priests. Die een is Melchisedek. So jy kan kyk in Hebreëus, Hebreërs is daar baie oor hom geskryf, en dan natuurlik is Jesus Christus ook die enigste een wat genoem word 'n king and priest. En as die interessante deel wat ons nou hier sien, wie noem hy hier ook kings and priests? Vir ons. Ons word ingesluit in hierdie ding. Wat net vir my weer eens wys, die manier wat Christus met ons werk is anders as met die Ou Testament. Wat weer eens, wat ons laasweek gepraat het oor dispensationalism, hier ook jy duidelik sien, ons is in 'n ander dispensation, in 'n ander deel van hoe God met sy volk werk as wat dit was in die Ou Testament. Net op laasweek ook, ek het nie dit mooi heeltemal geklarify nie. As ek vir jou my idee van dispensationalism en covenantalism en die manier wat ons hierdie Bybel moet sien, ek is soos 90% 'n dispensationalist. Jy gaan aan die einde van die ding sien, ek is nie heeltemal daar nie. Daar's 'n paar goeters wat hierdie ouens sê, die dispensational ouens, wat ek dink hulle vat dit 'n stap te ver. So ek lê baie meer na daai rigting as om in die verbondsteologie kant te wees, maar ek is nie 100% daar nie. Jy sal sien hoekom. En weens, hierdie is die tipe goeders wat jy vir jouself moet uitsort. Om vir jou 'n voorbeeld te gee waar ek nie saamstem nie. Die erge dispensational ouens sal byvoorbeeld sê Matteus 24, wat 'n baie belangrike deel is in eindtyd verstaan, is net vir die Jode bedoel. Net die Jode kan dit lees of dit verstaan, of is net vir hulle. So nou dink ek vir myself, so met ander woorde, ek as 'n Christen lees Matteus 1. Ek as 'n Christen lees Matteus 2, 3. Ek kan al die pad gaan tot by 23, maar by 24 moet ek stop. Dit is nie meer vir my bedoel nie. So verstaan julle die probleem. So julle sal sien hoekom baie van hierdie ouens sê, ek dink ouens soos Raymond Lombard wat ons laas gepraat het, al die ouens wat glo in 'n pre-trib rapture, dat ons weggeraap gaan word voor die groot verdrukking, sal dit sê. Want jy kan Matteus 24 gaan lees dit vanaand, as jy sien, dit sê, after the tribulation of those days, the sun will be darkened, the moon shall not give a light, and then the Son of Heaven will come in the clouds. And then he will gather together the elect from the four corners of the earth. So dit moet jy sien, hy verwys daar aan die wegraping. Hy sê, after the tribulation. Die groot verdrukking gaan gebeur daarna. After in die Grieks, wat dink julle beteken dit? After. Daar kan julle Griekse graad kry. So, after is after. Na die tribulation, na die groot verdrukking, dan sal die sun en moon gedaken word. So, net wat ek vir jou sê, hoe kom die ouens om dit? Hulle sê, nee, sorry, Matteus 24 is nie vir ons bedoel, is net vir die Jode bedoel. En eerlik is daar geen skrif wat ek kan kry vir dit. Maar verstaan jy die probleem met dit? So dit beteken, hoe weet ek nou in die Bybel? So kom ek gaan deur Galasiërs. Okay, Galasiërs 1 tot 5 is vir my, maar 6 is nie meer vir my nie. So jy sien die probleem met dit. Jy kan nie, jy gaan begin rondspring en waar vat ons en waar los ons, as ons nie kan weet, hierdie is vir ons bedoel nie. Maar ons sal mooi dieper in detail daarin gaan, veral in week 4, so hang vas vir dit. Maar dit is wie die konings en priesters is. Dan kom ons by vers 7.
Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all the kindreds of the earth shall wail because of him, even so, amen. So, hierdie behold, he cometh in the clouds, is 'n verwysing na die tweede koms van Christus. Julle kan gelees, soos ek nou gepraat het van Matteus 24, vers 29, praat van wanneer hy terugkom, kom hy in die wolke. Wat belangrik is hier, ons moet die onderskeid tref teen wanneer Christus terugkom in die wolke, en wanneer hy terugkom op die wit perd. Julle gaan sien, wanneer hy terugkom op die wit perd, is Openbaring 19. Alles van daai omstandigheid is anderste as dit waarvan hy hier praat. So met ander woorde, wat ek vir jou sal voorstel, is daar's 'n dubbel tweede koms van die Here. Nie 'n dubbel tweede koms nie, dit klink al snaaks, maar hy gaan kom in die clouds, en nadat ons by die marriage supper of the Lamb is, hulle wat weggeraap is, gaan dan saam met Christus kom wanneer hy terugkom op wit perd. So jy kan self dit gaan ondersoek, maar jy sal sien, hier's 'n duidelike twee verskillende komste van Christus in die toekoms. Maar weens, soos die tyd aangaan, gaan ons bietjie dieper in dit gaan. Maar hier is ons ander plekke waar jy kan gaan kyk. 1 Tessalonisense 4 vers 17, dit is die harpazo. Harpazo is die Griekse woord vir wegraping. So baie mense sê, die Bybel, daar's nie wegraping is nie in die Bybel nie. Dis nonsens. Harpazo beteken to snatch away, to be caught up, om weggevat te word. Ek gaan vir julle wys dat daar 7 wegrapings is in die Bybel. Daar's 7 kere, en meeste van die ouens wat soos teen die posisie is van die kerk word weggeraap, hulle sal saamstem met al 6 ander. So hulle verstaan, daar is wegrapings waarvan die kerk praat, hulle hou net nie van die een wat die kerk weggeraap word nie. Maar harpazo, ook in die Latyns, is rapturo, en rapturo is van waar ons die woord rapture kry. So die idee van rapture is nie in die Bybel nie, ja, in Engels dalk nie, maar as jy gaan kyk, harpazo en rapturo verwys na 'n wegraping geleentheid. So dit is in die Bybel. Dan gaan ons aan. So ons gaan lees vers 8. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Weet jy daai 3 dele? En hierso sê Christus self, I am the Alpha and Omega. Onthou weens, as jy daai manne het wat in jou deur kom klop en sê hulle is van hierdie kerk wat hulle noem Jehovah's Witness, hulle deny dit. Hulle dink nie Christus is God nie. Hulle sal nie sê hy is die Alpha en Omega nie. Maar ons gaan dit vanaand heeltemal refute. So as hy ooit aan jou deur kom klop, ek gaan vir jou al die tools gee wat jy nodig het om teen dit te gaan. En dan vers 9, I John, who also am your brother and companion in tribulation. En wat mens hier moet versigtig voor wees is, hierdie tribulation is nie, dis nie die tribulation, die great tribulation nie. Dis nie die groot verdrukking waarvan Matteus 24 praat nie. Okay, hierdie praat van 'n algehele verdrukking. So hy praat nie van die groot verdrukking waarin Christus vir ons sê in Matteus 24 wat toekomstig is nie. Hy praat hier van 'n algehele verdrukking wat ons almal al beleef het. Die Bybel sê vir ons, in this world you will have tribulation. Dis deel van die Christen loop om te verwag dinge gaan skeefloop. Daar gaan moeilike goeders met ons lewe altyd gebeur op aarde. En dan in vers 10, I was in the spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. So wat hier aan die gang is Johannes word vorentoe gevat na hierdie Lord's Day, of the Day of the Lord. En ek wil vir julle try bewys in hierdie kursus, dat wat the Day of the Lord is die 1000 jaar millennium. So, die Bybel praat oor en oor van hierdie Day of the Lord. Wat ook belangrik is om te onderskeid tref tussen die Day of Christ en die Day of the Lord. Weens, dit gaan julle sien soos ons aangaan, maar wat hier aan die gang is, in 'n manier vat Jesus vir Johannes in die toekoms in, na die Day of the Lord. Hy wys vir hom goeders wat in the Day of the Lord gaan gebeur. Dit dink ek is die regte interpretasie van hierdie deel. En 'n groot deel van Openbaring is wat hy verduidelik wat die Day of the Lord is. En julle gaan sien, die Bybel sê vir ons mooi, soos in Joël en in Handelinge 2, waar die Day of the Lord begin, en dan gaan ons kan uitwerk ook waar die Day of the Lord eindig. Dan gaan ons aan. Vers 11, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest write in the book, and send it unto the 7 churches we are in Asia. En dan gee hy die 7 name, en soos ek gesê het, ons gaan vanaand deur van daai kerke gaan. Nou as ons gaan kyk na vers 12 tot 18, dan sê jy sien, hy gebruik die woord soos gereeld. Hy gaan sê, daar soos vuur wat uit sy mond uitkom, soos vuur wat uit sy mond uitkom. So dan weet ons, dis nie nou letterlik nie. Maar ek wil hier moet oplet, dat hoe duidelik die Bybel dit vir jou maak, wanneer dit letterlik is, en wanneer dit figuurlik is. So dis die idee, dis ook maar 'n issue het met hierdie idee van, ons moet net alles in Openbaring allegoriseer. Ons moet net alles sien as beeldspraak, want die Bybel maak dit duidelik wanneer hy gebruik die woord soos, om 'n vergelyking vir jou te gee. 'n Metafoor byvoorbeeld het nie die woord soos in nie, maar ons kan dan aflei van die konteks af, hy gee nou vir jou iets wat bedoel is om simbolies
gevat te word. Jy gaan sien hoe duidelik dit is wanneer ons kyk na hierdie beeld van Christus in vers 12 tot vers 18. Maar wees sensitief vir dit, wat ons sien, hy sê nou so, okay, dit is nie 'n letterlike ding wat ons hier moet verstaan nie. Hy gebruik beeldspraak. So kom ons gaan gou deur dit. So vers 12, and I turned to see the voice that spake with me, and being turned I saw 7 golden candlesticks. Ons gaan nou aan die einde van hierdie boek ook sien, aan hierdie hoofstuk sien, wat is die 7 golden candlesticks? Vers 13, and in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. So hy sê net hierdie goue ding is om sy bors, hierdie girdle, hierdie belt is om sy bors. En dan sê hy in vers 15, and his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as a sound of many waters. En sien jy, hierso sê, his feet like unto fine brass. Hy sê dit is soos brass of koper, sal wees in die Afrikaans. So hy sê, hier is sy voete soos koper. Nou, 'n goeie manier om die Bybel te lees en te evalueer en te analiseer is, jy wil nou gaan kyk, en jy kan dit maklik doen met hierdie apps en e-sword en so, watse verwysings na koper het ons als in die Bybel? Waar kan ons oral toe gaan en sien, wanneer hy praat van koper, en dan gaan jy 'n beter idee kry van wat hy bedoel hier met sy voete is, soos koper. En hierdie is eintlik baie cool, ons kan gaan na Numeri 21, vers 6 tot 9, dan kan jy sien nou wat hier aangaan. So, ook 'n belangrike ding hier is die principle of first mention. Wanneer is dit die eerste keer in die Bybel wat hulle hierdie woord gebruik, en hoe is dit daar gebruik? Want dit is baie keer 'n baie belangrike idee van hoe ons hierdie ding kan verstaan. Hoe moet dit verstaan word? So kyk wat hier aangaan in Numeri 21 vers 6. Eintlik 'n vreemde storie. So hy sê daar, and the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and much people of Israel died. Therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. And the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent, and set it upon a pole, and it shall come to pass that everyone that is bitten, when he looketh upon it, shall live. And Moses made a serpent of brass, van koper. Hy het hierdie slang van koper gemaak en op 'n paal gesit. Dan gaan hy aan en sê, and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. So dis 'n weird storie. Dit is soos, hier's ons slange, en hierdie slange is besig om baie van die Israeliete te pik, en hulle is besig om dood te gaan, en die vra Moses vir God, maar luister hier, hoe kan ons hierdie ding oplos? En hy sê, vat 'n koper slang, sit dit op 'n stok, en die mense moet kyk na hierdie ding, en as hulle kyk na hierdie ding, dan gaan hulle genees word. Dis baie vreemd. So dink gou daaroor, God kon enige manier gebruik het om hierdie mense te genees van die slange. Hy kon hulle weggejaag het, hy kon sy vingers geklap het en hulle het verdwyn, en hy kies hierdie manier. En jy wonder nou, wat is hier aan die gang? En jy kan deur die hele Ou Testament lees. Deur die hele Ou Testament, jy het nie idee wat hier aan die gang is. Die snaakse ding is, die ouens het hierdie simbool so letterlik, of hulle het so hoë agting gehad vir hierdie ding, dat eventually moes Hesekiah gegaan het en hierdie ding vernietig het. Hy het gesien die mense die ding begin aanbid in plaas van God. So dis baie keer 'n probleem in ons gemeenskappe ook. Jy weet, dat die ouens gaan en hier's 'n cool simbool van die Here en dan begin hulle die simbool dien in plaas van die Here. Dis dieselfde met soos die Shroud of Turin. Weet jy nog iemand wat dit is? Ken julle dit? Die Shroud of Turin, daai lap wat hulle gekry het, wat hulle gesê het Jesus het onder dit gelê. Soos cool en al selfs al was dit regtig, die probleem van daai goeters is mense begin daai ding aanbid eerder as wat hulle vir Christus aanbid. En dis dieselfde ding wat jy hier sit. Maar anyway, jy gaan deur die hele Ou Testament. Jy verstaan nie wat hier aan die gang is nie, en dan tref jy Johannes 3. In Johannes 3 sê Jesus vir Nikodemus, gaan kyk wat met Moses gaan kyk Moses se storie, gaan kyk wat met Moses gebeur het. Hy sê, dieselfde manier wat daar 'n paal was, met die slang op, slang is natuurlik 'n simbool van sonde. Slang is die simbool van sonde. Hier's 'n sonde op 'n paal, en koper is 'n teken van judgment, van oordeel. Paal, sonde, en daar's oordeel wat oor dit gespreek word. Hier wys hy na sy eie kruisiging. So jy kan gaan, lees die hele Ou Testament, nie idee wat hier aan die gang is nie, tref Johannes 3 en sê, wat is wat hier aan die gang is. Hierdie was 'n profesie van Christus wat op die kruis sterwe vir ons sondes. En dis wat hy daar vir ons gee. So dit wys jou hoe ongelooflik dit is, as jy bietjie jou huiswerk doen, jy slat hier die woord koper. Hoekom sê hy vir ons koper? Hoekom is koper in hierdie deel? En dan sien jy, daar is eintlik 'n ongelooflike 'n mystery daar agter wat jy kan sien. As jy jou storie in die Ou Testament kry en jou storie in die Ou Testament ken en dan dit vat na die Nuwe Testament. En hier het jy 'n mooi deel hoe mens sien die kontinuïteit deur die hele Bybel. Hoe God verskillende dele van Ou Testament, Nuwe Testament, Openbaring vat en vir jou 'n geheel beeld gee van Christendom, 'n geheel beeld van wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het. En dis weer eens
Die persoon wat hierdie boek geskryf het, moet buite tyd, spasie en materie wees. Soos geen mens kon dit uitgedink het nie. Moses kon nie gegaan het, hierdie wonderwerk gedoen het, gedink, dis wat gebeur het nie. Moses het nie 'n klou gehad, dat hierdie was 'n simbool van Christus nie. En nou verstaan ons, soos ons terugkyk, dis wat Christus wou gehad het. So, dit is wat in vers 15 aan die gang is. So, dan gaan ons aan, ook sê hy, 'n stem soos baie waters. In vers 15 sê, and his feet like unto fine brass, as if they burn in a furnace, and his voice as the sound of many waters. Neem in ag, hy sê hierso, wanneer hy verwys na Openbaring, hoe ons Openbaring moet lees, sy stem gaan nie sag wees nie. Dis nie 'n sagte stem wat hy gebruik nie. Ons sien ander plekke in die Bybel wat hy 'n sagte stem gebruik, waar die lam is. Maar hierso sien ons, sy stem is soos baie waters. Dis 'n gedruis, dis magtig, dit brul. Dis hoe hy gaan praat in Openbaring. So ons moet onsself regmaak en voorberei en verstaan, hierdie gaan nie 'n sagte boodskap wees wat Christus met ons wil kommunikeer nie. En dan gaan ons aan in vers 16. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. So hierso sê hy, is 'n 2-snydende swaard wat uit sy mond uitkom, en ons weet natuurlik, dis 'n verwysing na die woord van God. Dit verwys na die Bybel. Jy kan ook Hebreërs 4 vers 12 gaan kyk waarna dit verwys. Nou kom ons by 'n lekker ene. En vers 17. Vers 17 sê vir ons, and when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. Nou net na laasweek, wat ons gepraat het oor hierdie heptatic structure van Openbaring. Wat 'n raai, hoeveel keer in die Bybel praat dit van die eerste en die laaste? 7. Julle gaan sien. Ek het vir julle gesê, hoeveel 7's daar is in Openbaring? Reg deur die Bybel het jy hierdie 7 simboliek, wat ons natuurlik weet is soos 'n volmaakte getal. Is om een of ander rede getal waarvan God, waarvan Jesus baie hou, en dit word oor en oor gebruik in die boek. Maar julle sal sien 7 verwysings na the first and the last. En onthou wat ek vir julle gesê het, Jehovah's Witness gaan jou deurklop. Onthou hulle het 'n groot agting vir Jehovah God. Hulle het 'n groot agting vir God. Hulle verstaan wie hy is en hulle sal sê altyd die first and the last is God. So maar kom ons gaan kyk bietjie na elkeen van hierdie verwysings. So ons begin by Jesaja 41 vers 1. Julle sal sien dis die moeite werd om elkeen van hierdie gou na toe te gaan. So onthou, jy's besig om met hierdie jy's besig om vir hierdie Jehovah's Witness te minister, jy wil hom lei na die Here toe, dan vat hierdie 7 verse. Gebruik hierdie 7 verse om dit vir hom te kommunikeer. Of dan nou enigiemand wat sê hulle is 'n Christen, maar nie glo Jesus Christus is God self. Hy's God self wat mens geword het. As jy dit nie glo nie, dan gebruik jy hierdie. So Jesaja 41 vers 4 sê, who have wrought and done it, calling the generations from the beginning, I the Lord, the first and the last, I am he. So is God wat sê, ek is die eerste en die laaste. Dan gaan ons oor Jesaja 44 vers 6, thus saith the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last, and beside me there is no God. Duidelik, God, Yahweh, wat sê hier, daar's geen ander God behalwe ek nie, hy is die eerste en die laaste. Dan gaan ons Jesaja 48 vers 12. Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called, I am he, I am the first, I am also the last. Dan gaan ons weer terug, Openbaring toe. So hier is by hierdie deel wat ons nou ook gelees het, Openbaring 1 vers 11. Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest write in a book, and send it unto the 7 churches. So hier sal ons nou sê, dis Jesus Christus wat praat. So hier sal sê, ek self is die eerste en die laaste. Okay, maar hulle gaan sê, hierdie praat eintlik van God, dis nie Jesus nie. Okay, hou vas in jou storie. Dan gaan ons na vers 17. And when I saw him, I fell at his feet, and he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. Dan, Openbaring 2 vers 8. And unto the angel of the church of Smyrna write, these things saith the first and the last, which was dead and is alive. Oeps. Daar, wat maak Jehovah's Witness nou met dit? Wie was dood en was lewendig? Jesus Christus. So hier het hy gegaan, hy het vir jou gewys, first and last God, regdeur, kan nie strei nie, hier tref jy, daar's niemand anderste wat dood was en alive is, wat sê, dis ek, Jesus Christus. So daar's niks wat hulle kan doen. Kyk, as jy hierdie goeters wil uitwys, raak hulle baie kwaad. Laat ek vir jou sê, hulle is passievol oor hierdie goeters. Maar ek verstaan nie hoekom jy so passievol is om te reject dat Christus God is nie. Maar dis nie net Jehovah's Witness, daar's baie ander mense wat hierdie tipe gelowe het. As jy byvoorbeeld na die Israel visie ouens gaan kyk, wat glo swart mense kan die hemel toe gaan nie, hierdie is 'n ding wat hulle ook glo. Hulle glo nie Christus is God nie, hulle glo nie in die drie eenigheid nie. Enigiemand wat die drie eenigheid deny, verduidelik vir my die. Dis onbetwyfeld. Hy sê ek is die eerste en die laaste, hy wat dood was en hy wat geleef het. En dan kan jy ook gaan na Openbaring 22 vers 13, is dit ook Jesus wat daar praat en sê hy is die eerste en die laaste. So
Dan gaan ons aan, ons maak klaar met Openbaring 1, dan sien ons in vers 18, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. So wie die sleutels van die hel en van die dood is Christus. So julle sal sien, dis is 'n baie algemene miskonsepsie, misidee, dat daar nou mense in hel is. Die hel is op die oomblik leeg. Julle sal sien, dis eers aan die einde van die Millennial Kingdom. Gaan lees Openbaring 20, hy gaan jy sien, na die Millennial Kingdom, na alles van dit klaar is, dan gaan hel, hy noem dit so hel is Hades, dis eintlik net soos 'n onderwêreld. So wat jy verstaan as hel, jy het altyd gedink hel is die eternal plek. Jy het gedink dis die plek waar jy vir ewig brand. Maar dit is eintlik die poel van vuur. Dis die poel van vuur wat jy gaan sien in Openbaring 20 verwys dit daarna. Dat sê hel, Hades, die onderwêreld en die Satan word gegooi in die poel van vuur. So verstaan nou, die poel van vuur is op die oomblik leeg. Die hel, die onderwêreld is iets wat gepopulate is met mense wat eventually wag om in die poel van vuur gegooi te word. So dit is iets wat jy ook sal sien soos wat ons aangaan, maar is belangrik om te verstaan die poel van vuur wat jy dalk nog altyd verstaan as die hel is leeg. Daar is nog niemand daar nie. Die Satan self is bang vir dit en gaan daar ingegooi word. Dan bring dit ons by die 7 kerke. Wag, het ek nou hierdie klaar gemaak, ek was nog by vers 18. Vers 19, write the things which thou hast seen, the things which are, and the things which shall be hereafter. Ons het nou klaar gemaak basies met the things that were, in hoofstuk 1, ons gaan nou oorgaan na hoofstuk 2, the things that are. Hier is die kerke wat daar was, toe hierdie geskryf is. Dis hoekom ons sê, this is the things that are. Hier was 7 kerke, en Johannes het fisies 'n boodskap gestuur vir hierdie 7 kerke. En dan sê in vers 20, the mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand and the 7 golden candlesticks, the 7 stars are the angels of the 7 churches and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. So hy sê hy staan in die middel van hierdie 7 kandelare of van hierdie 7 lampstands en dan sê hy dit is die 7 kerke. Hierdie 7 lampstands is die 7 kerke en dit gee vir die konteks van alles wat nou hierna gaan gebeur. So, as ons kom by die 7 kerke. Ons gaan nou deur hierdie 7 kerke praat. Daar's basies 4 vlakke van toepassing of applikasie. Is applikasie 'n woord? Ons het gesien dat Tannie het ons uitgetrap en gesê applikasie is nie 'n woord. Maar ek wil jy dit gaan Google en die HT en hierdie goed sê dit is daar. So as jy nog 'n issue met dit het kom praat met ons, ek het nie geweet dit nie. Ek het nog applikasie het van heeltemal reg geklink, maar klink my van die mense sê dis nie 'n woord nie. So ek dink die debat is nog oop. Ek gaan dit gebruik sover. Dit werk vir my goed, maar laat jy verstaan, is toepassing. Daar's 4 vlakke van toepassing as ons gaan kyk na hierdie kerke. En jou huiswerk sal wees om elkeen van hierdie te probeer vind en uit te skryf, sodat jy die beste konteks kan kry wat hier aan die gang is. Soos ek vir julle sê, die meeste tyd as jy aan iets wil spandeer in Openbaring, is hierdie 7 kerke. Ek dink jy gaan die meeste daaruit kry as jy hierdie reg verstaan en jy gaan dit baie goed kan toepas op jou eie lewe. So die eerste deel van toepassing wat ons moet kyk is dis lokaal. Daar was 'n ware kerk en hierdie brief is geskryf vir daai kerk. So daar's issues in daai kerk, in daai tyd, wat Jesus hier wil uitwys. So ons wil dit verstaan. Dan elkeen van hierdie kerke kry 'n rapportkaart. Jy sal sien, hier 7 goeters, weer 7, wat vir ons voorkom. 7 goed van elke kerk, wat hy sê, verskillende dele van die kerk, en daar's 7 aspekte, maar dit is soos 'n rapportkaart. Hy gee vir hulle 'n rapport en sê, hierdie is hoe jy gedoen het. Hier's wat jy goed doen, hier's wat jy sleg gedoen het. En ons gaan nou mooi in detail kyk daarna. Dan is daar 'n persoonlike applikasie vir jou. Vir jou as 'n mens kan jy iets leer uit wat met hierdie 7 kerke gebeur het en jy kan dit toepas in jou eie lewe. En dan laastens, en hierdie is dalk die belangrikste een, die mees kontroversieelste een, maar een wat ek glo onbetwyfeld waar is. Net vir die feit van die volgorde waarin Jesus hierdie kerke gee, gaan jy sien dat deur die geskiedenis van dat hierdie brief geskryf is tot waar ons nou is daar 'n duidelike manier wat die kerke wat in daai tyd die Christenkerke genoem is, hierdie tipe goeders deurgegaan het. Jy gaan dit sien, reg van die begin af tot waar ons nou is daar 'n profetiese applikasie van hierdie kerke. So met ander woorde, die eerste kerk wat ons hieroor gaan lees, die kerk van Efesus, is die apostoliese kerk. As jy gaan sien, dit wat jy gaan hier lees, is presies die karaktereienskappe van hoe die apostoliese kerk in die eerste eeu gefunksioneer het. En dis die ongelooflike deel hiervan. Nou as jy byvoorbeeld 'n amillennial ou is, of jy's 'n postmillennial ou, dan allegories, dan sien jy die goeders alles allegories, en jy mis een van die hoofapplikasies wat ons hier uit kan kry. En natuurlik ook, is 'n goeie apologetiek. Dis 'n manier wat ons kan gaan kyk en sê, God moes hierdie geskryf het. Want dit is
voorspel die toekoms. En dan natuurlik die heel interessantste en die heel belangrikste vir ons is, wat jy nou dadelik moet dink as ek dit vir jou gesê het, is, wie is die laaste kerk? Wie is die kerk wat het van toepassing op ons is? Wie is die kerk wat van toepassing is, wat ons vandag sien in ons kerk gebeur? En jy gaan sien hoe akkuraat is dit. Dis natuurlik die kerk van Laodicea, aan die einde van Openbaring 3. Ons gaan nie vanaand daarby uitkom nie, maar dis hoekom ek vir jou sê, wanneer jy nou sien hoe ek hierdie gedoen het, kan jy gaan, jy kan dit self vir jouself uitskets, en jy kan 'n goeie idee kry, wat met elkeen van hierdie kerke aan die gang is. Maar nietemin, gaan ons. Ons gaan in hulle wegval. Hier is al 7 kerke. En dan, hier is die 7 goeders wat ons gaan bestudeer van elke kerk. Elke ding wat merkwaardig is, en wat ons moet oplet, wat word van dit gesê van elke kerk. So, die eerste ding is die naam van die kerk. Die naam van die kerk, as jy die Grieks gaan bestudeer, gee vir jou 'n belangrike eienskap van hoe hierdie kerk funksioneer. Jy gaan baie leer om te weet wat die naam van die kerk beteken. Dan die titel wat Christus homself gee vir die kerk. Meeste of alles van die, jy kan self gaan kyk bietjie of jy hulle almal kan kry, was in Openbaring 1. Al die titels wat hy daar gegee het, van die tweesnydende swaard, wat hy gegee het van the first and the last, alles van die is in Openbaring 1 ook, dan gee hy vir hulle 'n titel van homself, en baie keer, die titel wat hy vir hulle gee, is hoe hulle probleme kan oplos. Die probleme wat hy vir hulle sê, van wat in die kerk aan die gang is, kan jy oplos deur die titel wat Christus gee vir daai kerk te verstaan. Dan is daar lof, meeste van die kerke, nie almal nie, kry iets wat positief is. Hy sê vir hulle, hierdie ding doen jy goed. Dan is daar kommer, jy sal sien, in die King James is daar woord nevertheless, en is 'n lelike woord. As jy dink, jy gaan nou, jy werk vir iemand, jou baas roep jou in. Hy sê, Pieter, yes, well done. Jy weet, jy het hierdie week soveel sales gemaak, ons is trots op jou, jy doen goed, maar, nevertheless, dan weet jy, moeilikheid. Hier is iets wat kom wat jy nie wil hoor nie. En jy gaan oor en oor sien, daai woordjie nevertheless, in die Afrikaans is dit maar, lelike woord. Dis iets wat jy nie wil hoor, as jy nou net iets positief gehoor het. Dit is amper asof jy dink, hy het hierdie positiewe goeders gesê, net om my reg te maak, vir die eintlike probleem, wat aan die gang is. Ek weet, ek het al baie gebruik. Jy wil nie vir iemand net iets negatief sê nie, hè? Jy moet hom bietjie sag maak. Jy sê vir hom, Chom, jy's 'n goeie ou, en dan nail jy hom maar na. Maar dis presies wat hier aan die gang is. Dan het ons 'n waarskuwing, of aansporing, 'n exhortation. Hy sê vir hom, hierdie is die goeders waarteen ek jou waarsku, en ek wil jou aanspoor om die volgende te doen, om dit op te los. Want ons 'n belofte, en dan het ons 'n slot. Jy gaan hierdie ding sien, he that have a ear, let him hear. He that have a ear, let him hear. En dit is maar net 'n manier wat hy sê, almal moet luister. Almal moet luister na dit wat hy vir ons hier sê. Alright. So die kerk van Efese, dit is die, wat ons sal noem, die teruggevalle kerk, en julle gaan nou sien, hoekom ons dit sê. So as ons kyk na die naam Efese, wat dit beteken, is die geliefde een, die desired one, darling. Okay? So Christus beskryf hierdie kerk as 'n kerk, wat hy lief sal wees. Dit is wat die naam beteken. Die titel wat Christus gee, is in vers 1, so kom ons begin daar, Openbaring 2 vers 1. Unto the angel of the church of Ephesus write, these things say of he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. So hierso sê Christus, die beeld wat ek vir jou geskep het, dat ek staan tussen hierdie kerke, met hierdie candlesticks in my hand. Dit is 'n ding wat vir ons wys, hy is in beheer. So Christus maak al hierdie kerke, wat hy nou vir jou gaan verduidelik, oop deur te sê, moenie worry oor wat gaan gebeur nie, hy is die een wat in beheer is. So hierdie kan ons klaar baie mooi toepas op ons eie lewe. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, en jy's goed wat sukkel, en die werk en die dinge is nie lekker nie, dan kan jy vasbyt in die feit dat Christus sê, hy is in beheer oor alles van hierdie goeders. En as jy die einde van die boek lees, as jy die spoilers wil hê, dan sê jy sien, ons wen. Ons oorheers die Satan. Ons gaan die Satan vernietig. Christus gaan die Satan vernietig, hy gaan gebind wees vir 1000 jaar, en uiteindelik gaan hy in die poel van vuur gegooi word, en ons gaan in die nuwe Jerusalem ingaan. So dis die groot ding wat ons moet besef is, Christus in beheer, hy is die een wat die shots call, en ons hoef nie bekommerd te wees oor die uitkoms nie, alhoewel daar tye gaan wees van moeilikheid. Maar, julle sal sien, hierdie ouens het dit nie toegepas nie, hulle het dit nie verstaan nie, en daarom het hulle 'n teruggevalle kerk geraak. So dan kyk ons, die lof wat vir hulle gegee is. In vers 2 tot 3. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. So hier is die mooi ding wat hy vir hulle sê. Hy sê, hier was valse leraars
in julle kerke? Het valshede in julle kerke ingekom, maar julle het sterk gestaan daarmee. Julle was sterk op doktrine. Julle het die Bybel verstaan. Julle het die Bybel geleer, julle het die Bybel van ander mense geleer en omdat julle sterk was op doktrine, kon julle hierdie goeders weerstaan. So 'n lekker ding om hierna toe te gaan is Handelinge 20 vers 29. So ons sal gou daar blaai. As jy hierso sien, hierso skryf Paulus aan die einde van Handelinge, skryf hy hierdie brief van Miletus aan Efesus. Hy skryf hierdie brief van Miletus aan Efesus en hy sê vir hulle die volgende. So hy sê daar in Openbaring 20 vers 29 tot 30, hy sê, "For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you." Dis vir hierdie kerk, dis vir dieselfde kerk. Hy sê as hy weg is die wat gaan gebeur. Grievous wolves will enter in among you, not sparing the flock. Hier gaan mense in julle kerke inkom wat nie die skape wil beskerm nie. Hulle gaan die skape wil vernietig. Dan sê hy, "Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them." So hierdie ding kan ons ook natuurlik toepas op ons kerke. So wat jy moet verstaan is, die Satan sal nie na jou toe kom met al hierdie verskriklike, bose, uit die hel uit tipe goed nie. Hy gaan nou nie na jou toe kom met die slegste van die sleg wat jy in die wêreld kry nie. Hoe kom hy? Hy kom vir hom as 'n engel van lig. So Paulus skryf vir ons. So met ander woorde, wat hy ook daar vir ons sê, hy kom as iemand wat voorkom as 'n apostel. Hy kom as iemand wat voorkom as 'n pastoor. So wie is die Satan op die oomblik in die wêreld? Hy's nie 'n ou met 'n rooi stert en 'n vurk in sy hand of Marilyn Manson of een of ander heavy metal ou nie. Hy sit agter 'n pulpit. Hy staan en preek op Sondag. Hy's 'n nice ou. Jy het al vir Joel Osteen gesien. Hy man smile net. Ek het eendag 'n video gesien waar Joel Osteen staan en iemand het dood gegaan in hulle kerk. Daar het soos 'n verskriklike ding gebeur in die kerk, dan smile hy terwyl hy 'n onderhoud doen oor dit. Dan sê ek soos van, "Waarom is jy besig ou? Jy suppose om hartseer te wees." Dan gee hierdie smiling. Verstaan, dis 'n vals tipe vriendelikheid. Ek gebruik hom nou as 'n voorbeeld. Ek sê nie hy is die Satan nie, alhoewel hy dalk naby is, maar anyway. Dis hierdie tipe ouens. Jy gaan sien ouens in van hierdie groot massive kerke wat so vriendelik is, wat nooit sal praat oor doktrine nie, wat nooit die Bybel sal gebruik nie. Joel Osteen gebruik nie die Bybel as hy preek nie. Hy vertel stories. Maar die punt is dit lyk nice vir die wêreld. Dit lyk soos iets wat jy deel van wil wees. Maar ons as Christene, ons wat gevestig is in die woord, met hierdie goed kan identifiseer en sien, is hierdie nie valse leraars nie. Is hierdie nie leraars wat ons traai mislei nie. En as ons nie sensitief is en die woord verstaan nie, gaan hierdie ouens ons mislei. Jy moet verstaan, almal wat sê hulle is 'n Christen, is nie 'n Christen nie. Chris Pratt sê hy is 'n Christen. Hy het in die Avengers movie, julle weet wie is Chris Pratt. In Avengers movie het hy vir Jesus gelaster, soos wat ek nog nooit in my lewe gesien het. Nou dink ek, jy sê jy's 'n Christen en voor die hele wêreld laster jy. En dis nie soos, dis 'n movie. Dis nie soos dit het uitgeglip nie. Jy het gesit, hierdie ding beplan, geoefen en vir die hele wêreld Jesus belaster. Verstaan jy? So hy sê hy's 'n Christen, hy wil hierdie voorbeeld wees van 'n Christen mens, maar jy doen dit. Verstaan, daar's nie 'n vrug van Christendom in jou nie. So wees baie sensitief vir dit. Of Justin Bieber wat sê hy het nou tot bekering gekom, maar dit lyk asof hy nog steeds in die wêreld is. Ek sê nie hy is nie, of as ons opgewonde raak oor Joe Rogan of hierdie ouens. Jy weet hierdie baie bekende ouens wat sê hulle is Christene, ek's altyd skepties. Dis nie om lelik te wees nie, maar dis om sensitief te wees van lewe hierdie mense regtig volgens God se woord of gebruik hulle dit as 'n manier om net shine te vang. Julle sal sien baie van die artists, baie van jou sangers, as hulle begin populariteit verloor, dan gaan sing hulle gospel. Hulle maak 'n gospel liedjie of twee net sodat hulle weer populêr raak. Want gospel is eintlik, gospel musiek is eintlik soos die minor leagues, soos die Currie Cup. Dis soos die Currie Cup of soos die Vodacom Cup van Christen musiek. Dit is nie dis 'n stepping stone, dis 'n plek wat jy loop. Jy wil van die Currie Cup af super rugby gaan speel. Jy wil van super rugby af vir die bokke gaan speel. En om daar te kom, moet jy by die laer goed begin. So baie van hierdie ouens begin met gospel en dan soos hulle meer populêr raak, dan gaan hulle oor na sekulêre musiek. Jy kan Lauren Daigle is 'n goeie voorbeeld hiervan. Sy raak al hoe meer sekulêr, as jy weet wie's dit. Beyoncé het begin as 'n Christen sanger, kan jy dit glo? Katy Perry het begin met gospelmusiek. So sien, hulle begin met gospel, dan raak dit populêr, dan begin hulle shine vang en dan los hulle dit alles agter. Dis eintlik baie hartseer as jy daai tipe goeders gaan bestudeer, maar dan verstaan jy, hulle gebruik hierdie beeld van Christendom om hulle self vorentoe te vat. En ons moet baie versigtig en sensitief wees daarvoor. Johannes ook in 1 Johannes 4 vers 3 praat ook hiervan. So 1 Johannes 4 vers 3 kan ons gaan.
In Johannes 4 vers 3 sê vir ons, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already it is in the world. So hierso waarsku Johannes vir ons dat daar's 'n gees van Antichrist. So verstaan mooi, hierdie is nie die Antichrist waarvan hy praat nie. Die Antichrist is een persoon. Daar's omtrent 33 verskillende woorde in die Bybel wat gebruik word om die Antichrist te beskryf. En ons gaan mooi deur baie van daai gaan. En ons gaan vir jou mooi verduidelik wie dit is, wat in die toekoms gaan gebeur, maar daar is 'n persoon Antichrist. Hier praat hy van 'n gees van Antichrist. Daar's 'n gees van Antichrist in die wêreld. En hoe identifiseer jy dit? As jy nie sê Jesus is alleen die seun van God nie. Dis hoe jy altyd kan weet, is 'n ding heretical, is dit kettery, is dit 'n verwyder van die woord van God of nie? Sê hierdie mense, Jesus Christus is alleen die seun van God. Nie Jesus en Maria nie, nie Jesus en die saints nie, Christus alleen. As hy dit nie sê nie, is hy nie deel van ons nie. Dis die vinnigste manier om te identifiseer. Die probleem ook hiervan, baie ouens sal dit sê, maar nie regtig 'n conviction het daarvan nie. Nie regtig dit glo nie, nie regtig dit uitleef nie, en dis die ouens wat die meeste gevaarlik is. So, maar hierso sê Johannes vir ons hoe ons hierdie kan uitwys. En dis iets waarmee hierdie ouens in Efese te doen gehad het, maar hulle was goed hiermee. Hulle was goed om die kettery uit te werp. Hulle kon die heresie identifiseer en hulle het dit nie toegelaat in hulle kerkie. So dit is die lof wat hierdie ouens kry. Dan kry ons die kommer. Nou sien jy daai woord, nevertheless, maar I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. So wat het hulle gedoen? Hulle was goed met doktrine, hulle was goed met die woord, maar hulle het hulle eerste liefde gelos. Hulle devotional life, wat is devotion in Afrikaans? Hulle toewyding, hulle toewydingslewe was swak. Hulle was goed op doktrine, maar hulle was swak in hulle toewydingslewe. En ons moet versigtig wees dat ons nooit ons pendulum ook in daai rigting swaai nie. Ons moet nie so vasgevang wees in net mense uithaal en net hierdie is die regte ding om te doen en hierdie is wat ons moet glo en hierdie is soteriology en hierdie is eschatology en dis al hierdie hoë woorde dat ons verloor ons eerste liefde nie. En dit is eventually die afgrond van hierdie kerk gewees. Hulle het vergeet dat hulle eerste liefde is Christus. Hulle het hulle toewyding aan Christus verloor en dit was toe wat maak dat hulle 'n teruggevalle kerk was. Dan sien ons die waarskuwing en aanmoediging in vers 5. Remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. So hierso sê hy, remember therefore, vers 5, remember therefore from whence thou art fallen and repent. So hy het gesê, onthou jou eerste liefde, onthou dat jy geval het en bekeer julle. Julle het nog 'n kans om die regte ding te doen. Bekeer van die sleg wat julle gedoen het, sodat julle reggemaak word van God. En weer eens sê hy vir hulle dat hulle doktrine reg is. Hy sê die dade van die Nicolaitans, wat julle haat, ek haat dit ook. En dit is 'n goeie ding. So dis ook die ander ding. As 'n Christen moet jy hierdie konsep verstaan dat wat boos is, wat nie van God af is nie, wat wêrelds is, moet jy haat. Dit wat God haat, moet jy ook haat. Nou die probleem in ons kultuur vandag, ons het toegelaat dat die kultuur die Bybel beïnvloed, in plaas van dat die Bybel die kultuur beïnvloed. So dis hoekom jy kerke het wat sê, ons sal homoseksuele mense trou. Dis hoekom jy kerke wat sê abortus is fyn. Dis goed wat God haat. Jy kan nie om dit kom nie. Dis wat die Bybel vir ons sê. So as jy saam met hierdie mense staan, en jy is nie bereid om dit uit te wys nie, jy is nie bereid om te sê, luister, hierdie is nie van God af nie, hierdie is nie hoe jy kan leef nie, dan maak jy 'n fout wat baie van hierdie kerke maak. Ons moet streng wees, ons moet die goed haat wat God haat, en ons kan nie boosheid goedkeur. En dis die ander ding van dis nie net dat ons hierdie boosheid vermy nie, baie mense praat dit as goed. Baie mense sit en sê, hoorie, maar daai twee mense is lief vir mekaar, wat is die probleem? Hoekom is dit 'n issue as hulle lief is vir mekaar? Die probleem is liefde verwyderd van heiligheid is nie van God af nie. God se heiligheid sal altyd uit liefde uit wees. En iets wat hy haat, sal hy nooit goed praat nie. En ons kan dit ook nie doen nie. So dieselfde manier wat hierdie ouens teen die Nicolaitans was en sê, luister, ons kan nie saam met jou gaan nie. Dis nie lelik nie, dis wat die Bybel vir ons sê ons moet doen. Ons moet hierdie sonde uitwys. Natuurlik met die hart laat hierdie ouens bekeer en na die Here toe draai, maar ons kan nie saam met hierdie ouens in gemeenskap staan nie. Jy kan nie. As jy pelle het wat elke naweek wil uitgaan, wat elke naweek wil drink, wat as dit 'n braai is, moet hulle dronk word, kan jy nie vir ewig met daai ouens in gemeenskap staan nie. Jy sal sien, maak nie saak hoe jy probeer, jy dink jy gaan hulle beïnvloed, meeste van die keer bring hulle jou af. Daar's ongelukkig as Christene,
sekere mense met wie ons moet afstand doen. En van julle het dalk sulke mense nou in jou lewe waarvoor jy bid, waarvoor jy die Here vertrou. Ek sê jou aanmoedig, doen dit nog steeds. Maar as hulle aanhou lewe in hierdie boosheid, aanhou vloek, vir jou vuil grappies vertel en jy lag maar net saam met hulle asof dit niks is nie, dis nie vir jou 'n probleem nie, dan moet jy begin jou hart toets met hierdie goeters. Ons as Christene sal anderste lyk. Dis wat hy hier kommunikeer. Jy haat die dade van die wêreld. Jy lag nie vir die grappe wat die wêreld oorlag nie. Jy trek nie aan soos die wêreld aantrek nie. Jy praat nie soos die wêreld praat nie. Ons is nie hier om in te pas nie. Inteendeel, as Christene sal ons klomp weirdos wees. Ons sal nie kan inpas by die manier wat die wêreld doen nie. Toe ek het nou die dag staan ek saam met 'n ou daar by my laitie se rugby en ons praat so en ek weet nie ons daarby uitkom nie, maar ek sê so want hulle praat oor hoe hulle drink en goeie, so sê ek ja nee, ek drink nie 'n druppel nie. En toe sê hy so vir my ja, dis hoekom jy seker so weird is. Maar nou as 'n joke, maar toe sê ek nou soos van, dis eintlik wat ek wil hoor. En dit is presies so, soos jy sal uitstaan met dit. Jy gaan nie inpas by wat die en ek wil nie. Soos eerlik as jy hierdie goeters gee vir my Christus bo inpas by die wêreld enige dag. As jy net vriende het wat net wil drink en hierdie goeters doen vir jou om jou pel te wees, is dit nie vriende wat die moeite werd is nie. So ja, presies. So dan gaan ons aan en ons is by vers 7. He that have an ear, let him hear what so Jesus weer daai term. So Jesus sê, hier gaan hy nou afsluit. He that have an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor wat hierdie konsep beteken van overcome. Hoe om hierdie ding te oorkom. Julle gaan later sien, dit kom oor en oor op. En baie ouens kan hierdie ding verkeerd verstaan in die sin van ons moet oorkom in die lewe deur ons dade om gered te word. En dan gaan nou vir julle wys hoekom mens nie by daai gevolgtrekking wil kom nie. Maar so, dis die belofte in vers 7. Hy sê dat as jy oorkom, will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. En dan die slot, hy wat 'n oor het, laat hy hoor. Interessant sê julle sien, 3 van hierdie kerke het die slot binne in die brief. Hy gee vir jou, soos hierso, het hy die slot gegee en toe maak hy klaar met die belofte. Wat net 'n interessante manier is hoe hy dit doen. En julle gaan later sien, as ons na die einde van hierdie 7 kerke kom, hoekom hy dit so doen. So, dis die kerk van Efese, die apostoliese kerk, soos ek vir julle gesê het, die eerste eeuse kerk. Hier is die kerk direk na Christus, direk na Paulus. Dit was die eerste eeu. Kan jy gaan presies sien as jy daai kerk gaan evalueer, is dit baie van die eienskappe wat daai kerk gehad het. So om dit op te som, die groot klem wat gelê was deur hierdie kerk is op doktrine. Hulle was solid op doktrine, maar hulle het tekort geskiet met toewyding. Hulle was nie toegewyd nie. En dit het gelei dat hulle 'n teruggevalle kerk is. OK, vriende, sover was dit eintlik 'n baie kalm en rustige geleentheid. Jy gaan nou jou safety belt moet vasmaak. OK. Hier gaan ons spoed vang. Hier gaan ons kontroversieel raak en hierdie gaan baie wat is die woord? Nie polities korrek wees nie. OK? En hier soos wat ek vir julle laas gesê het, as ek jou konfronteer met iets in die Bybel, waarmee jy nie saamstem nie, maar dit is in die woord van God, wat gaan jy maak daarmee? En hier wil ek julle nou al vroegtydig waarsku dat dit is goeters waarby ons nou gaan kom. Ek dink meeste van die goed wat ons gehanteer het, sal baie mense oor saamstem en baie van ons wat hier sit, sien dit as jy weet ortodoks, as 'n manier wat ons daarna kan kyk, maar hierdie deel is dalk waar ek jou gaan verloor. En ek wil vir jou vra, ek is die messenger, okay? Ek het die Bybel gelees, ek interpreteer dit en ek gee dit vir jou. So as jy is eintlik kwaad vir my nie, jy's kwaad vir wat die Bybel sê. So as jy dit anders interpreteer as ek, great, ons kan praat daaroor. Ek is altyd oop om te praat oor hierdie goeters en ek sal vra dat jy dit so hanteer. Maar maak jou safety belt reg. Dis nie omdat ek wil kontroversieel wees nie, dis net die natuur van hierdie boodskap wat ek nou vir julle moet gee. Alright. Smyrna. Alright, hier gaan ons. Smyrna, ons gaan aangaan by vers 8. So, as jy gaan kyk na die geskiedenis van Smyrna, jy moet verstaan, hierdie is dorpe, hierdie is plekke wat regtig bestaan. Jy kan gaan en na hierdie dorp toe gaan. Hierdie is een van die kerke waar daar omtrent niks van oor is nie. Is dit hy? Ek dink nie die regte kerk weet. Nee, dis Sardes. Maar in elk geval, Sardes is daar net 'n pilaar oor. Het Dirk vir my nou net gesê. So ek het dit geresearch en ek gebruik nou net sy goed. Ek plagiarize die goed wat hy vir my sê. So maar Smyrna het baie standbeelde van valse gode. Veral die godin Cybele is 'n groot godin wat hier geweerspieël word. So ook 'n ding wat jy hierso sal sien. Nou net ons gepraat het van die slang en die slang op die stok. Wie van julle weet waarvoor is dit vandag 'n simbool? Weet iemand?
die mediese, dis 'n teken vir mediese goed. Nou, dit was 'n godin van medies, is hoekom hulle dit gebruik, is wat dit voorstel, en dan ook het jy 'n ander een van hierdie goeters wat 2 slangkoppe het, en dit voorspel kommers, dit stel voor kommers, of verbruikerskap, dink ek is die woord vir dit. So net dat jy weet, dis interessant van baie van hierdie gode en goeters, maar in elk geval, so jy die godin, Cybele, wat aanbid is, sy was baie losbandig. Jy kan in Daniël 11 vers 38 lees, party ouens dink dit verwys na haar. En dis 'n godin van vesting en van fortress, is 'n ander woord vir dit. So dis hoe Cybele lyk, jy sal sien sy het daai kroon op haar kop en hierdie soos 'n kasteel tipe vorm wat sy hierso wys. Maar dit was 'n baie losbandige god. En jy sal sien hier's baie paganistiese simboliek in die stad. Is daai 'n woord? Is dit 'n Afrikaanse woord? Paganisties, is dit aanvaarbaar? Ek gewonder waarom dit nie reg gevoel nie. Maar paganism, soos paganisties, soos pagan, soos valse gode, valse leringe, dis die idee wat ons praat van paganism. So daar was klomp van hierdie simboliek in hierdie stad. Daar was 'n tempel van Zeus, byvoorbeeld, wat op die voete van hierdie stad opgerig is. Die goue straat, daar's 'n goue straat daar met klomp Griekse gode. Baie belangrik vir ons studie vanaand is dat wat hier plaasgevind het was Caesar aanbidding. So hierdie mense was geforseer om vir Caesar of die keiser, die emperor te aanbid, en hulle moes dit doen deur jaarliks wierook op die altaar te brand. So hierdie is belangrik vir ons studie, want wat moes gebeur het, Christene het gesuffer in hierdie plek. So jy kon nie net jou Christendom uitleef, jy moes elke jaar basies vir Christus deny deur hierdie wierook op die altaar te brand, om te wys, ek dien vir Caesar, ek dien die emperor, ek dien die keiser. My loyaliteit is aan hom en nie aan Christus nie. So jy kan dink wat se moeilike dinge. Dis die ekwivalent van ons moet elke jaar gaan en hier voor almal in die dorp gaan wierook brand op 'n altaar om te sê ons dien vir Ramaphosa. So good luck with that. Maar hierdie is die vervolgde kerk. Julle sal sien Smyrna het intense vervolging gelei. So die naam, hierdie is awesome. Die naam kom van die woord myrrh of mirre, soos wat jy verstaan as mirre. En mirre beteken hoofsaaklik is 'n simbool van dood. Want hulle het mirre gebruik vir balsemering, om lyke te balsem en dan te begrawe. So die hele simbool wat almal van hierdie Griekse ouens sou verstaan het, is dat mirre simboliseer die dood. Nou, ons weet toe Jesus die geskenke gegee word, het hy gekry goud, wierook en mirre. Okay, dis een van die goed wat hy daar gegee is, né? So baie cool. As ons gaan kyk na Jesaja 60 vers 6, dan praat dit daar van die millennial koninkryk. Dit praat van die toekomstige koninkryk, en wat hier gebeur is, Christene het gegaan, hulle kom by mekaar, hierdie is nou toekomstig, en hulle bring aan Christus persente, geskenke, om hom te eer. Hulle gebruik 2 van hierdie 3 wat Christus gegee is met sy geboorte. Wat se 2 dink julle is daar? Goud en wierook, nie mirre nie. Hoe cool is dit? Hy gee nie die geskenke wat in die millennial koninkryk gegee word aan Christus, is goud en wierook, maar nie mirre nie. Nie die ding wat dood simboliseer nie. Want as jy gaan sien deur die res van hierdie studie, in die millennial koninkryk is daar nie dood nie. As Christene kan jy nie meer dood gaan nie. Nou, weer eens, die ouens wat 'n almal-posisie het, of te sê ons is nou in die koninkryk, hoe harmoniseer jy dit met die teks? Gaan lees die hele Jesaja 60. Dit praat nie van 'n periode van tyd wat jy kan sien as die hemel nie, en dit praat nie van 'n periode van tyd wat nou op die aarde is nie. En hierdie was net vir my 'n baie cool ding om te sien. Die 2 goed wat aan Christus gegee word is die wierook en die goud, maar nie die mirre nie. Wat wys hierdie siening wat ons het van 'n pre-millennial eskatologie, die studie van laaste dinge, dat ons glo die millennium lê nog voor, is heeltemal geharmoniseer met dit. Ek weet nie hoe jy in enige ander eindtyd posisie dit kan harmoniseer nie, maar gaan lees dit vir jouself. Jesaja 60 vers 6. Dan die titel wat Christus gee aan hierdie kerk. Vers 8. And unto the angel of the church of Smyrna write, these things say of the first and the last, which was dead and is alive. So hierso gebruik hy daai, die eerste en die laaste. Dis wat Christus hier gebruik om vir hulle sy titel te gee. Nou, vers 9. I know thy works. Hierdie is die lof. Hierdie is die goeie ding wat die kerk van Smyrna doen. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. So hier's baie om deur te gaan. I know thy works and tribulation and poverty. Hy sê, ek ken julle werke. Jy sal ook oor en oor sien, Christus ken jou werke. Hy weet alles van jou. Jy kan niks van hom af wegsteek nie. Hy sê, ek weet alles waarmee julle besig is. En dan sê hy vir hulle, wat gaan aan met julle? Julle is besig om deur verdrukking te gaan.
en julle is in armoede. Maar kyk gou daai in hakies is in die King James. Ek weet nie wat julle Bybels het nie, maar in King James in die hakies sê hy, but thou art rich. Hy sê julle dink julle het verdrukking. Hy sê julle dink dit gaan sleg. Hy sê julle dink julle het armoede. Maar jy is eintlik ryk. Hoekom is jy ryk? Want hulle is in Christus. Hulle het vir Christus. The first and the last is deel van wie hulle is. En baie keer vir ons is dit ook so. Dalk het jy fisiese armoede in jou lewe. Dalk het jy fisiese verdrukking. Maar as jy in Christus is, sê hy vir jou, jy mis dit. Jy's eintlik ryk. Dit is die ding wat jy weet regtig jou tevrede sal stel in hierdie wêreld. En baie van julle kan dalk al getuig daarvan. Jy het dalk al gelewe in hierdie wêreld en jy het klomp goed bereik. Jy het 'n massive besigheid begin, jy het sukses gehad, jy het al hierdie goeders gedoen en jy weet iets in jou is onvervuld. Iets in jou is net, maak nie saak hoe baie jy kry of hoe baie goed jy doen nie, daar's net iets wat nie daai vervulling bring nie. Want daai vervulling kan net in Christus gevind word. So dis 'n ongelooflike ding van die lewe. Almal weet dit. As jy gaan kyk na die ouens wat suksesvol is byvoorbeeld in Hollywood, hierdie wêreldberoemde mense. Hulle het almal depressie, hulle is almal vasgevang in dwelms. Hulle pleeg selfmoord, daai ou van Linkin Park, daai Robin Williams, al hierdie ouens. Hulle het alles, hulle is die konings van die wêreld. Almal kyk op na hulle, almal love hulle, maar tog is dit niks nie. Tog het hulle gesuffer binne, want hulle gees is vrot. Hulle gees is onontwikkeld. En die teenoorgestelde is weer waar, ons kan lewe in ons lewe nou, jy kan deur moeilikheid gaan en jy kry 'n peace beyond understanding. Jy kry 'n vrede in jou wat sê, dit maak nie sin dat ek nou vrede het nie. Die lewe, dis horribaal, alles is sleg, maar ek het vrede binne in my. Wat belangrik is van hierdie verdrukking, wat ons hier sien, die Griekse woord is flipsis, en dit verwys na inpers of indruk, en belangrike ding om te verstaan, as ons dit eenvoudig kan stel, is verdrukking, is wat die wêreld aan mense doen. Wat dit nie is nie, is wrath, toorn, of wraak. Wraak is die Griekse woord auger. Nou as jy nie die verskil sien in die Bybel en veral in eindtye studies tussen wraak en verdrukking nie, dan gaan jy heeltemal opgemors wees in die tydsberekening van hierdie eindtye goeders wat gaan gebeur. Jy moet kan verstaan, wraak is wat God aan die wêreld doen. Verdrukking is wat die wêreld aan Christene doen. Sien julle die verskil? So nie net is daar verskil in die gebruik van die Griekse woord nie, daar's 'n verskil in wat is vir Christene bedoel en wat is nie. Flipsis, verdrukking is vir ons bedoel. Ons kan getuig daarvan. Daar is 'n groot verdrukking wat ook nog kom, wat ek ook glo ons gaan deel van wees. Maar ogre, wrath, wraak, wat God op die aarde, wat God van sy wraak af teen die aarde oordoen, ons is nie deel daarvan nie. Julle gaan sien, die wegraping gebeur voor hierdie toorn van God tref. En dit is baie mooi as jy dit uitsit in Openbaring waar ons weggeraap word, waar die toorn val, dan sien hoe mooi maak dit sin. Maar net dat jy weet, dit is belangrik om nie daai twee op te meng as ons kyk na ons eindtye studies nie. So kon hulle verdrukking en armoede oplos deur net wierook aan die keiser te offer. Wat jy moet weet van hierdie kerk, dit was vir hulle so maklik om net uit te chicken. Hulle kon gesê het, jy weet, ons is klaar met hierdie verdrukking, ons is klaar met hierdie armoede, ek moet net wierook gaan offer op die altaar en is alles verby. Gaan nie meer verdrukking kry nie, gaan nie meer in armoede lewe nie. En jy weet, jy kan dalk skelm wees en dit so doen. Jy kan soos vir jouself sê, hoorie, ek glo nie hierdie regtig nie. Ek is nog steeds 'n Christen. Ek gaan nou maar net daai gaan doen. Ek gaan nou net nog steeds die wierook daar gaan neersit. En ek dink daar's baie Christene wat so wil redeneer. Hulle sê in my hart is ek nog steeds 'n Christen, maar ek gaan dit nou nie vir almal hier gaan wys en deny om hierdie ding te doen nie. En ook hierdie het my dadelik laat dink aan Sadrag, Mesak en Abednego. Hulle kon in plaas van dat hulle voor Nebukadneser gebuig het, gesê het, hoorie, ons is mos regtig eintlik gelowiges. Ons glo regtig in God. Ek gaan nou net my knie buig sodat ek nie in die brandende oond gegooi word. Maar hulle het nie dit gedoen nie. Hulle attitude was, ons gaan staan op die woord van God en ons gaan dit wys vir die wêreld daar buite. Ons gaan vir almal wys ons glo in hom. En deur dit het die groot wonderwerk gebeur soos julle die storie ken. Nou wie is dit wat sê hulle is Jode, maar is eintlik nie? Nou hier is al 'n paar teologie ouens my pak slaag gee, veral wat hulle amil en postmil is. Maar ek dink, hierdie hele ding wat ons laasweek oor gepraat het, van vervangingsteologie, te sê ons is die Jode, ek wonder of hierdie nie verwys na dit nie. Dat ons sê ons is nou soos die Jode, ons het nou die Jode vervang. Ek sê nie dit is so nie, maar ek wonder in die agterkant van my kop, is dit nie waarna hy eintlik hier verwys, wat hy gesê het in vers 9, I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are in the synagogue of Satan. So ek sê net, ek dink dis hoekom ek ook nie hierdie vervangingsteologie glo nie. Ek glo ons moet 'n
verstaan God het 'n plan met Israel en God het 'n plan met die Christene. Dit is twee verskillende goeders. Dis 'n verskillende dispensation en die Here het verskillende bestemmings vir hierdie twee volke. Nou Johannes het 'n ou Polycarp aangestel in Smyrna in 95 na Christus. En in 166 na Christus is hy verbrand deur die Jode op die Sabbatdag omdat hy nooit teen Christus wou draai nie. Hy het vasgestaan in die geloof. Nou gewoonlik in hierdie kursusse raak ek kwai emosioneel hier aan die einde, hier by die laaste sessie of so. So ek wil nie hê dit moet week 2 gebeur nie. So ek gaan net vir julle wys wat hierdie ou gesê het. Ek gaan nie lees nie, lees dit vir jouself dat ek my bearings kry want ja, dis net awesome. Lees maar net self, ja. Ons los die emosionele goeder vir die laaste week. Maar dit sal ook op jou notas wees. So ek wil hierdie ouens so vasgestaan op die Here. Hy was nie bereid om enige tree te gee in die rigting om sy geloof te reject nie. En dit is die hart wat ek wil hê ons moet hê. Dis die hart wat ek mee wil staan. Ek wil die voorreg hê om soos hierdie ou sterk te kan staan vir my geloof onder ongelooflike verdrukking. So dis Polycarp. So die bemoediging vir die kerk in vers 10 en vers 11. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. So hierso sê hy, julle gaan suffer. Die Satan gaan vir julle verdrukking bring, maar hy sê, staan sterk. Ons sal nou praat oor hierdie 10 dae deel. And be thou faithful unto death. So, hoekom ek sê, as jy gemartel word vir jou geloof, gaan jy hierdie kroon ontvang. Daar's 5 krone waarvan die Bybel noem. Jy kan 'n bietjie gaan kyk of jy al 5 kan kry, maar hierdie is een kroon wat jy weet jy kan ontvang, is as jy gemartel word tot die dood vir jou geloof. So dis hoekom, as jy hierdie goeders reg verstaan, in 'n sekere sin wil jy hoop daar kom verdrukking. In 'n sekere sin wil jy hê die Christenkerk moet verdruk word, dat ons kerk ondergronds moet gaan. Want uit dit uit gaan meeste van daai kerke floreer. Gaan kyk bietjie na hierdie eerste eeuse kerk. Kyk na hierdie kerk hoe dit gefloreer het onder hierdie ongelooflike verdrukking. So as Christene moet ons nie bang wees vir verdrukking nie. As die verdrukking van die wêreld kom en hulle sê ons mag nie meer bid in die skool nie, dan hou ons aan bid. As hulle vir ons sê julle mag nie Bybel lees vir die kinders nie. As hulle vir julle sê julle moet LGBTQ goed vir die kinders leer, dan sê ons gaan dit nie doen nie. Ons gaan nie deel wees van die wêreld nie. Ons verwelkom hierdie verdrukking. Ek sal my werk verloor vir Christus. Ek sal sterk staan op sy woord. Ek gaan nie laat die wêreld, die kultuur beïnvloed hoe ek die Bybel sien nie. En dis hoekom ek sê ons moet vas staan op sy woord en nie op die manier wat die wêreld die woord wil beïnvloed nie. Maar dis hoe hy hulle bemoedig hier. En soos ek sê, een van die 5 krone is hierdie crown of life. Dan hierdie 10 dae mag verwys, hierdie deel wat hy sê, ons gaan net gou weer terug daar. So hy sê, and you shall have tribulation 10 days. So hierdie 10 dae mag verwys na 'n kort periode van tyd. Ek hou nie daarvan nie, dit is baie meer allegories in hierdie goed. Ek dink waarna die dalk kan verwys, is daar was 10 leiers wat die Christene van daardie dag af vervolg het, intens vervolg het. Hierdie is die 10 dae wat hy op 'n manier van hulle praat. En hierso is hierdie 10 ouens, julle sal van hierdie ouens ken. So daar's Nero, hierdie ding sal nou ook weer in julle notas wees, julle kan rustig daardeur lees. Domitian is die ou wat vir Johannes uitgestuur het na Patmos. En daai interessante een is daar, Marcus Aurelius. Klink dit vir enigiemand bekend? Weet julle wie dit? As jy Gladiator gekyk het, né? So dit in die tyd wat Gladiator afspeel, is dit die ou wat aan bewind was. Maar die ergste van hierdie almal was Diocletian, die laaste ou. Hy was die meeste, hy het die Christene die ergste vervolg van enigeen van hierdie ouens. Maar wat jy moet verstaan van hierdie periode in die kerk se geskiedenis, 5 miljoen Christene is doodgemaak gedurende hierdie tyd. En dit is 'n tyd wat dit 'n lae populasie was. So 5 miljoen Christene is oor hierdie tyd vervolg en doodgemaak. Nou moet jy ook vir jouself vra, né? Het enige ander geloof dit? Het enige ander geloof so baie mense wat bereid was om te sterf? En nou, baie van hierdie ouens het dalk mond en ooggetuie, hulle het 'n oral tradition gehad. Met ander woorde, iemand het vir Christus geken. Iemand het vir Johannes geken en hierdie boodskap oorgedra. Verstaan jy? So hierdie ouens het intens geglo Jesus Christus is die seun van God. Dis waarvoor hulle gesterwe het. So niemand sterwe, niemand gee sy lewe vir 'n storie nie. Niemand gee sy lewe vir 'n fabel. Niemand gee sy lewe vir iets wat hy nie regtig glo het gebeur nie. En veral die grootste testimony van hierdie is die ouens wat fisies vir Jesus gesien, gekruisig geword het. Hulle was almal erge martelaars, dode gesterf, en hoekom sal hulle dit doen as hulle nie regtig gedink het hy het opgestaan nie? Hulle het fisies getuig dat hy opgestaan het. Hulle het net gesê dat hy nie opgestaan nie, maar nie een van hulle het dit gedoen nie.
So dit wys vir ons, geen ander geloof het enigiets soos dit nie. Dit maak ons geloof geniek, dat so baie mense bereid is om te sterf vir Christus. Maar nie net dit nie, as ons gaan kyk in die 20ste eeu, in die laaste 100 jaar, was meer Christene vermoor as al die ander eeue saamgesit in hierdie laaste eeu van ons. So, iemand het my nou hier ook gevra vir postmillennialism. Postmillennialism het hierdie idee dat ons gaan die millennial koninkryk inusher. Ons as Christene gaan die wêreld 'n beter plek maak totdat die Christus gaan afkom en ons het basies die hele wêreld verchristelik. En hulle praat van in die politieke kringe, hulle praat van in die kerkkringe, alles. Nou ek voel ek is 'n positiewe ou, nê. Maar as jy kyk na hierdie wêreld en jy dink dit gaan beter met Christene, dan sê ek soos jy's baie meer positief as wat ek is. Ek dink nie dit is 'n akkurate beskrywing van hoe Christendom vandag. En ja, daar is dele wat dit meer populêr raak en mense neem dit aan, maar as jy hierdie gaan bestudeer, baie nuwe mense kom in die kerk, maar omtrent net soveel gaan uit. Hulle vind 'n agterdeurpaadjie gaan uit. So hierdie getuig van die idee van mense soek 'n ondervinding. Hulle wil hierdie spiritual high kry. Hulle gaan kerk toe en dit voel goed en daar's 'n show en alles is mooi, maar daar's geen diepte in hulle verhouding met Christus nie. Verstaan jy, as jy 'n genuine verhouding met Christus het, dan gaan jy jou rug op 'n draai ooit nie. Hoekom sal jy? Jy het die ewige lewe. Jy lewe eintlik klaar in die ewige lewe soos wat jy daar sit as jy vir Christus het. Jou doodgaan is maar net 'n oorgangsperiode, maar jy's klaar in jou ewige lewe daar. Hoekom sou jy dit ooit opgee? So sien jy die kerk in homself, as jy byvoorbeeld hierdie statistieke goeders kyk en jy sien, raak al hoe slegter. Maar net dat jy weet, 'n postmillennial view is hierdie idee dat die wêreld gaan beter raak en dit gaan so goed wees dat Christus dan afkom en ons bring basies die millennial koninkryk in. Die belofte aan Smyrna, vers 11. He that have an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. So wie eens van julle kan dalk dink hierdie oorwinning, hierdie om die wêreld te oorkom, hierdie overcoming is dalk 'n fisiese aksie wat ons moet doen. Maar gelukkig, soos met ander woorde dat jy deur werke moet oorkom om gered te word. So dis wat baie mense dink hierdie tipe verse sê. Maar Johannes wat natuurlik Openbaring skryf vir ons in 1 Johannes 5 hoe ons moet overkom. So hoe overkom ons? Openbaring 5 1 Johannes 5 vers 4 tot 5. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. So hoe oorkom jy? Glo Jesus Christus is die Seun van God. Glo in sy godheid en dis hoe jy oorkom. So dis nie oorkom in die manier van, yes, ek moet nou niks sonde doen en ek moet sterk staan en al die, nee, dis glo in Jesus Christus. Dis hoe jy oorkom. En hulle sal nie gehurt word deur die second death nie. Hulle gaan nie deur die tweede doodgemaak word nie. Die tweede dood gaan ons ook mooi sien teen die einde van hierdie kursus presies wat dit beteken. En dan die slotvers in vers 11 maak ons klaar met daai kerk en hy sê net he that have an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. So daar's weer daai term, he that have an ear, let him hear, en dit is weer eens in die brief. Dis voor die brief afgesluit word. En jy sal sien dit gaan verander met van die laaste kerke wat ons gaan kyk. So die profetiese applikasie hiervan is die vervolgde kerk was tot en met Konstantin. So nou daai manne wat ek vir julle gewys het, dit was deur hierdie eerste 300 jaar na die apostoliese kerk, vir die volgende 2 jaar was dit hierdie intensste vervolgde kerk. So hier kan jy klaar begin sien, die beeld wat ons kry in Openbaring is besig om vir ons te wys hoe die geskiedenis ontvou. Wat weer 'n ongelooflike ding is, as jy daaraan dink, Johannes het hierdie geskryf met geen wete van hoe die kerk gaan ontvou nie. En dit so akkuraat weerspieël wat gaan gebeur. Dan kom ons by Pergamus, die losbandige kerk. Pergamus se naam, pergemeng of aanstootlik. So as jy hierdie woord in 2 dele opdeel, die per beteken gemeng of aanstootlike troue. Gamos is troue. So hier is 'n gemengde troue wat hier aan die gang is. Die titel in vers 12. And to the angel of the church of Pergamus write, these things save he which have the sharp sword with 2 edges. So hy sê, sharp sword with 2 edges, van nou, die woord van God. Hoe sou hulle die bad goeders oorkom het? Om vas te staan in die woord van God. Hulle het dit nie gedoen nie. Die lof wat hulle kry, vers 13. I know thy works and where thou dwellest, even where Satan's seat is. Kom stop dit gedaar, so Satan's seat. Hierdie moet jy verstaan. Jy het iemand van my ook nou nog gepraat van presies wat Satan is. So Satan eerstens is nie die konsep van boosheid nie. Jy moet verstaan, Satan is 'n persoon. Satan is 'n mens. Wat jy ook moet verstaan, hy sit op 'n plek.
Satan het 'n sitplek waar hy is. Hy's op een plek op 'n slag. So God is alomteenwoordig. God is oralste, elke oomblik, altyd. Die Satan is nie so nie. Die Satan is beperk tot een plek. Hy is 'n mens wat nou loop op die aarde op 'n plek. Hy is nie 'n wye konsep. Hy natuurlik demoniese demone wat vir hom werk en wat vir hom goeders doen, wat reg oor die wêreld is. Dis hoe hy sy mag sal uitoefen, maar hy self is net op een plek. Jy moet dit verstaan. Ek dink baie mense mis dit en dink Satan is op 'n manier alomteenwoordig soos God. Nee, hy's een mens. Daar's 'n deel in Psalm, is dit Psalm 2 wat vir ons sê wanneer ons vir die Satan gaan sien, gaan ons wees soos is hierdie die ou? Is dit die ou wat al hierdie moeilikheid gemaak het? Ons gaan soos verbaas wees, soos dis net so 'n klein chom. Wat is die probleem? So ons het 'n miskonsepsie van Satan is nie almagtig nie. Ja, hy het krag. Ja, hy mislei mense. Hy doen dit vandag nog, al hierdie vals kerke en goeders wat ons sien, maar die punt is hy is op een plek. Hy's soos 'n persoon. Hy's nie alomteenwoordig nie. En soos ons nou nog gesê het, Satan se hoofding is om die kerk te infiltreer. Om die kerk te mislei. Is sy main plan van hoe hy hierdie goeders gaan doen. Dan gaan hy aan. And thou holdest fast my name and has not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you where Satan dwelleth. As ouens wat verskil oor wie Antipas is, jy kan dit self gaan bestudeer. Ek dink nie dis 'n groot storie nie, maar daar's onsekerheid van presies wie hierdie ou is wat gemartel was. En dan gaan ons aan. So die kommer in vers 14. But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols and to commit fornication. So hier wonder jy nou, wie is hierdie Biliam? Biliam is die Afrikaanse naam. So ons kan in Joshua 13 vers 22 gaan lees. Hy was 'n waarsêer en hy was 'n vreemde ou. As jy bietjie self Biliam se goeters gaan lees, sal jy sien, hierdie man was besig met snaakse dinge. So Biliam word deur Balak, wat 'n Moabitiese koning is, gesê om Israel te vervloek. So hy het geweier om hierdie te doen. Hy het vir 'n ruk sterk gestaan, Biliam, en hy het gesê ek gaan nie hierdie goeters doen nie. Mense sal sien hy het opgevou daaraan. Hy was te lief vir die wêreld. Hierdie idee van hierdie samesmelting van die twee kerke, hierdie verbinding van die kerk wat in hierdie naam is, dis presies hoe Biliam geopereer het. Dis presies wat hy gedoen het. So God het vir Biliam gesê moenie gaan na hierdie plek om die Israeliete te vervloek nie. En Biliam het gesê ek wil gaan. God gesê moenie, ek moenie, en God het toe gesê gaan maar. So dis ook 'n belangrike ding om te besef, wat God baie keer toelaat is nie noodwendig wat hy verkies nie. So baie mense wat die Ou Testament lees, dan lees hulle oor Salomo 300 vrouens. Yes, let's go. Waar's my 300 vrouens? Nee, God het dit dalk toegelaat, maar dis nie wat hy verkies het nie. Dis nie wat hy wou gehad het nie. So mense moet baie sensitief wees vir dit. Klomp goed het dit gebeur in die Ou Testament. Abraham wat met sy slaaf geslaap het, hierdie goeters. Mense lees dit en sê, "O, okay, is dit wat ek kan doen?" Nee, God het dit toegelaat, maar dis nie wat hy wou gehad het nie. Dit was teen die wil van God vir om dit te doen. So ons moet dit sensitief voor wees. Ons moet verstaan dat seker goed in die Ou Testament was toegelaat omdat die mense eintlik teen God gerebelleer het. So weet net dit. Hy het dit toegelaat vir sy eie wil, maar dit was nie die eintlike idee wat hy sou prefer het om te gebeur het nie. So jy kan Numeri 22 gaan lees, het hierdie Biliam 'n argument met 'n donkie. Hy loop saam met sy donkie oor 'n brug en ewe skielik stop die donkie. En die donkie draai terug en hy het 'n groot argument met hierdie donkie. Wat hy nie verstaan is die donkie het 'n engel gesien en Biliam het nie, en toe trap hulle mekaar uit. Dit is 'n weird storie. Ek sit dit maar net daarin. Gelees dit vir jouself. Jy weet nie regtig wat daar aangaan nie. Maar hy het toe geweier om Israel te vervloek. So hy het sterk gestaan vir 'n ruk en dan in Numeri 21 sê hy toe vir Balak, hy het nie self die Israeliete gaan vernietig nie, maar hy het vir hulle gesê, vat al jou single girls, gaan sit hulle rondom Israel en hulle gaan mislei word en eventually het Israel toe so vernietig geword. So die hele storie van Biliam is, hy was in verhouding met God, maar hy was getroud met die wêreld. Okay, hy het 'n voetjie by God gehad en 'n voetjie in die wêreld gehad. En dis presies wat ons sien met hierdie kerk ook. Hy het sy profetiese gawes gebruik om geld te maak. So dis wat Biliam gedoen het. Nou die bemoediging vir Pergamus is in vers 16. Repent or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. So weer eens, hier is hoop vir hierdie ouens, maar hulle moet bekeer. Bekering is noodsaaklik vir hulle om terug te draai van hierdie wêreldse stelsel waarin hulle self bevind. En dan is die slot in vers 17, He that have an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches, to him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. En so jy kan deur 'n lang storie gaan met hierdie manna soos wat in vir die Israeliete gegee is toe hulle deur die woestyn geloop het, maar baie mense sê dit verwys na Christus self. Hy is die manna na wie hulle hier verwys.
En dan gaan dit aan, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saying, he that receiveth it. So hierdie steen is een van die moeilikste goeters om te verstaan waarna hulle verwys. Ons klomp opsies, jy kan klomp goeters gaan bestudeer. Een ding wat ek gehoor het, wat vir my redelik goed klink, is wat hierdie ouens gedoen het, is jou naam was op 'n steen geskryf, en jy moes 'n sekere steen gehad het om sê nou maar in die Colosseum in hierdie plekke te gaan, waar daar arena is, moes jy hierdie ding gegee het as 'n kaartjie om deel te hê in wat daar aan die gang is. So dit is 'n opsie dat hy sê, jy weet jy moet hierdie kaartjie hê om deel te kan hê in die gebeurtenisse wat daar aan die gang is. Belofte is ook in vers 17, soos ons nou gelees het en aan die opsomming is, dis reinig jou roeping na verantwoordelikheid. So jy's verantwoordelik vir sekere goeders, verstaan jou roeping daarin, reinig dit en lewe verantwoordelik. Moenie een voet in die wêreld hê nie, moenie een voet by God hê nie. Dis baie soos 'n lou warm tipe kerk wat hierdie ouens gedoen het. Maar hulle het hierdie samesmelting met die wêreld gehad en dit lei na baie slegte goeters in die volgende kerke. So hulle was betrokke in geestelike kompromie, hulle het hulle geestelike posisie gecompromise deur van hierdie wêreldse en paganistiese sisteme in deel te raak. So die profetiese applikasie is die getroude kerk, die kerk wat met die wêreld trou. So hierdie is hier van die 300s tot 400s na Christus, jy sien paganisme het baie groot deel in die kerk gehad. Baie van daai gebruike wat deur die pagans gedoen is deur die kerk ook opgeneem. En as jy 'n bietjie meer wil weet hieroor, dan gaan bestudeer jy gnostisisme. Ek het al met elke kursus gesê, as jy wil verstaan wat ook vandag in die kerk aan die gang is, hoekom ouens sekere goeters doen wat jy nie in die Bybel sien nie, hoekom hulle sekere goeters doen wat vir jou dalk boos voel, wat vir jou snaaks is, moet jy daai gaan bestudeer. Jy moet gnostisisme verstaan, want jy sal sien daai paganistiese rituele wat ons nie kry in die Bybel nie, het baie mense vandag gebruik in die kerk. En kan ons baie van hierdie goeters sien en is ongelukkig is boos. Dit kom nie van die Here af nie. Maar hier is waar hierdie samesmelting in hierdie begin van gnostisisme aan die gang gekom het. En dan Satan se taktiek in Smyrna was ek moet die kerk vernietig deur hierdie verdrukking, maar hy het dit nie reg gekry nie. Hy het misluk, so hy het die taktiek verander van in plaas van vernietiging van samesmelting. Kom ek smel die kerk saam met die wêreld. En dis sy hooftaktiek vandag ook. Jy sal sien deur verdrukking gaan hy dit nie vernietig nie. Ons sal genoeg mense wees wat sterk staan. So hy het sy taktiek verander na hierdie idee van misleiding. Om te sê, kyk na my, ek is goed, maar eintlik is dit boos. Dis wat ek laasweek ook bietjie gepraat het van iets soos The Chosen. The Chosen dink ek val onder die ding. Dit lyk soos iets wat goed is. Dit is 'n ding wat 'n Christen, daar staan Christen op die boks. Jy weet, dit gaan oor Jesus se lewe, maar onder dit is daar bose ecumenical gedagtes wat ons gedagtes kan verwrong en ons in die verkeerde rigting lei. So hierdie is 'n ding waarvoor ons moet sensitief wees. Maar gaan bestudeer gnostisisme, gaan sit tyd daarin en wat jy sal lees is hoe hulle dit beskryf, hoe hulle party van hulle Christus sien, is presies hoe baie van ons moderne mega church kerke dit ook sien. Dis ongelukkig hoe dit is. Ons het die manier van die Bybel verlaat om deel te raak van hierdie gnostisisme bose tipe siening. En dit moet jy vir jouself gaan bestudeer. Moenie laat ek jou net oortuig daarvan nie. En dan kom ons by Thyatira. Ons het nog genoeg tyd, so 10-15 minute. Laat ek 'n sluk vat, want hier kom dit nou. Hierso. Hier gaan julle my met klippe gooi. Ja, so daai divination, daai vroulike divinasie, so jy sal sien hulle noem dit vandag die divine feminine. Ek weet nie wie van julle gesien hierdie Katy Perry en haar maatjies wat opgegaan het in space. Het julle daai gesien? Gaan luister 'n bietjie haar onderhoud wat sy na die tyd praat. Ek het nog nooit iemand met so baie okkultiese terminologie gehoor in my lewe nie. En een van die goed wat sy daar noem is die divine feminine. So dit is hierdie vroulike God idee. En wat Katy Perry en hierdie vrouens sê is dat jy moet soos 'n vroulike God word. So dit is spesifiek bedoel vir vrouens, dit is spesifiek feministies en 'n spesifieke idee dat vrouens moet die wêreld heers. Nou kom ek sê vir julle ook, hoekom hierdie 'n groot storie is, ek sal nie verbaas wees, hierdie is nou my opinie 100%, dat as die anti-kris 'n vrou is nie. Ek dink die wêreld is besig om dit so op te set dat dit 'n moontlikheid is. As jy gaan kyk van hoe die siening van vrouens verander het oor die laaste 50 tot 75 jaar, dan sê jy sien, dit is die rigting wat ek voel dit begin ingaan. Maar hierdie praat daaroor, en dis hoekom ek sê,
Dit het te doen met vroulike divinasie en dis presies wat hierdie kerk se naam ook beteken. So Thyatira, die naam beteken dogter. Okay? So die oorsprong is genoem dat daar's 'n naam vir Thyatira voor dit so genoem is wat Pelopia was en toe Semiramis. Weet enigiemand wie Semiramis? Enigiemand dit al bestudeer? Die vrou van Nimrod. Ja, jy is 100% reg. Dis die vrou van Nimrod. So in die Ou Testament lees ons van Nimrod omtrent met die tyd van die toring van Babel. Okay? Maar daar's 'n onheilige drie-eenigheid. Nimrod, Semiramis, sy vrou en sy seun Tammuz is soos 'n onheilige drie-eenheid. Jy sal sien in baie paganistiese sisteme is hierdie die drie beelde wat uitgebeeld word. As jy gaan kyk, baie van hierdie pagans soos in Hindoeïsme kom hierdie voor, in die Rooms-Katolieke kerk kom hierdie voor, maar baie van hierdie goeters verbeeld Nimrod, Semiramis en Tammuz. Dis die man wat ons sien in ons drie-eenigheid is natuurlik God die Vader, Christus en dan die Heilige Gees. So wat hulle sal sien is, ek weet nie of van julle al gehoor het, party ouens sal na die Heilige Gees verwys as 'n vrou. As jy dit hoor, dan vat jy jou goed in jou hardloop. Jy bly so ver van dit weg as wat jy kan. Dit is presies hierdie vroulike divinasie idee. Hulle probeer 'n vroulike godin skep. En om dit vir die Heilige Gees te gee, is presies wat jy nie moet doen nie. Maar daar's ouens wat dit doen. So Nimrod is soos Vader God, Tammuz is sy seun en Semiramis is wat hulle sal sê, byvoorbeeld die Heilige Gees, soos wat ons die Heilige Gees verstaan. Dis die vroulike weergawe van die. So hierdie woord Semiramis is een van die woorde wat vir Thyatira gegee is. So is baie belangrik dat jy dit verstaan. Gaan bestudeer dit ook self, hierdie drie figure. Tammuz word na verwys in Esegiel, wat hulle sê daar's vrouens wat weep for Tammuz. En ek dink daar's baie goeie bewys dat dit is wat Ash Wednesday is. As jy Ash Wednesday wat die Rooms-Katolieke doen om hy kruis te maak op hulle kop, bestudeer dit bietjie self. Daar praat hulle van weeping for Tammuz. Gaan nou nie vanaand in dit ingaan nie, maar dis hierdie Babyloniese mistisisme is wat hier in die gang is. Hulle het hierdie mystical idee van God. Hulle het byvoorbeeld gesê God is 'n tiranniese God wat net hierdie Ou Testamentiese wette op ons wil afdwing en Jesus Christus het gekom om ons te red daarvan af. Hy wil ons eintlik wegvat van God af. So wees versigtig vir wanneer 'n kerk sê, jy weet, Christus red jou. Christus red jou om na hom toe te gaan. Christus red jou om deel te wees van hom, die Vader en die Heilige Gees. Van hierdie mense bedoel Christus red jou van God af. Wanneer hulle sê Christus red jou byvoorbeeld van doktrin of van geloof of van religion en hierdie goeters, moet ons versigtig wees om te sê presies wat bedoel jy. Ja, religion en die idee van dooie werke om te probeer werk vir jou redding, maar die Bybel sê vir ons daar's sekere beliefs en sekere doctrines wat ons moet volg. So as hulle net straightforward die hele doktrine wil deny en sê ons kan net liefdevol wees en ons kumbaya hou handjies vas en ons almal gaan saam in die hemel in, wees baie versigtig vir daai terminologie, vir hierdie net liefde gefokusde ding. Dit is die ding waarvan ons hier waarsku. En dis wat hierdie Babyloniese mistisisme oorgaan. Die vrugte van die kerk van Pergamus het gelei tot hierdie samestelling. Hierdie wat ons gesien het, hierdie twee kerke wat saamkom, dit het gelei tot dit wat ons nou hier sien in Thyatira. So die titel wat hy hier vir ons gee, in vers 18, and unto the angel of the church of Thyatira write, these things saith the Son of God, who have his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. En dis weens die redding aspek van Christus is waarna hy hier verwys. Daai eyes like fire, die feet of brass, dis Christus wat kom in sy redding. Is omdat hulle hierdie redding van Christus gedeny het, dat hulle vasval in die goed waarin hulle vasval. Dan vers 19. I know thy works and charity and service and faith and thy patience and thy works and the last to be more than the first. So hy het gesê, julle het goed begin en julle het beter geraak. Julle het meer gevorder in julle loop saam met die Here. En dan kom hy in vers 20 tot 22 en dan sê hy nou die volgende. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants, to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. So baie van julle het al seker gehoor van hierdie idee van die gees van Jezebel, of jy het 'n Jezebel gees in jou. So, daai hele konsep, Jezebel is nie gees, dit was 'n regte vrou wat daar geleef het, maar ek verstaan wat hierdie mense probeer sê. So, as jy hierdie stories gaan lees, ons nou nie genoeg tyd om deur dit te gaan nie, gaan lees 1 Konings 18 en 21, wat hier gebeur het is, wat hierdie Jezebel of hierdie Isabel gedoen het is, sy het hierdie ou verlei, sodat daar bose goeters
gebeur. So hierdie hele ding is Nabot het 'n tuin gehad en Agab het hierdie tuin gesoek en Agab het gesê hoor ek soek jou tuin. Hy het gesê ek gaan dit nie vir jou gee nie en toe het Agab met Jezebel gepraat, hy het behaag gehuil en Jezebel het gegaan en gesê luister, moenie worry nie, ek gaan dit uitsorteer. Sy stuur toe 'n brief vir soos die authorities en sê julle moet vir Nabot en sy mense gaan doodmaak en hulle toe eventually gedoen. Maar die punt is, wat hier aan die gang is, dit moet jy nou verstaan, is die konsep van complementarianism versus egalitarianism. So hierdie is nou 'n hoë woord om te sê, wat is mans en vrouens se rolle in die kerk, in die samelewing en in die familie. Hierdie is 'n ding wat kontroversieel is. Hierdie is 'n ding wat meeste mense misverstaan. Maar ek wil vir jou aanmoedig, gaan bestudeer hierdie twee woorde en gaan kyk veral wat Paulus skryf hieroor, wat is die rol van die man, wat is die rol van die vrou. Wat jy moet verstaan is, hoe 'n huwelik werk, is hoe Christus sy verhouding met die kerk mee vergelyk. So, as jy gaan kyk, complementarianism, dit is wat ek sal sê, is die Bybelse manier om dit te doen. Daar's een manier hoe die Bybel sê om dit te doen, is complementarianism en nie egalitarianism nie. Complementarianism sê, 'n man en 'n vrou is eweveel werd. Ons is van ewe waarde, niemand sal stry daarmee nie, natuurlik, maar ons het verskillende rolle. Ons het verskillende rolle in die kerk, ons het verskillende rolle in die huis, ons het verskillende rolle in die samelewing. Nou, as jy gaan lees in Genesis 3, sê Satan daar toe Adam en Eva droog gemaak het. Toe sê hy vir Eva, toe sê God vir Eva, thou will have a desire for thy husband. Jy sal jou man begeer. Hierdie praat nie van 'n seksuele begeerte nie. Hierdie praat van 'n begeerte om bo hom te heers. So die hele feministiese beweging gaan daaroor, is dat vrouens probeer oor mans heers. Nou terwyl ek hieroor praat, moet jy verstaan, ek en niemand condone die idee van mans wat vrouens abuse nie. As jy jou vrou slaan, of jou vrou sleg hanteer, sonder respek, jy is nie lief vir haar nie, is jy buite die wil van God, en dan moet jy nie deel wees van enige Christendom, hoegenaamd nie. Maar wat jy moet verstaan is, 'n familiestruktuur wat geran word deur 'n vrou, sal altyd onsuksesvol wees. Dit sal altyd probleme hê. 'n Kerk wat geran word deur vrouens, sal onsuksesvol wees. Wat hier gebeur het is, 'n vrou het ingekom, die kerk geran, sy het geprobeer teach, sy het hierdie mense mislei, en het die kerk vernietig. So wat jy moet verstaan is, gaan lees 1 Timoteus 2, van presies wat Paulus sê van hoe 'n vrou in die kerk moet funksioneer. Gaan lees Titus 1, Titus 2. 'n vrou moet teach ander vrouens. 'n vrou moet teach kinders. Dit is die rol waarvoor hulle bedoel is. 'n vrou is nie bedoel om te teach in 'n autoriteitrol bo 'n man nie. As jy nie daarvan hou nie, ek's jammer, dis nie ek wat so gesê het nie, dis die Bybel wat so gesê het. As jy gaan lees 1 Timoteus 3, gee hy die office of a bishop. Hy sê vir jou, wat is hoe 'n pastoor moet wees. En hy gebruik altyd die male pronouns. Hy sê, he must be the husband of one wife. Hy sê, he must be not given to alcohol. Nou, met dit gesê, dis baie cool toe ons gegraduate het, daar verloor hy sê meer. Nee, reg, ek joke. Toe ek gegraduate het by SATS, toe was daar 'n girl, sy's 24, wat 'n doktersgraad gedoen het oor daai een woord in Timoteus. En wat die doktersgraad oor gegaan het, sy het basies gesê, vrouens moet teologie gaan swat, hulle moet tyd daaraan spandeer, hulle moet boeke skryf, hulle moet deel wees daarvan, maar sy moenie in 'n autoriteitsrol bo 'n man staan nie. So jy moet dit mooi verstaan. Jy mooi verstaan wat ek sê. Dis nie dat ek sê vrouens moenie dien in die liggaam van Christus. Dis nie ek sê vrouens moet nie dien in die kerk nie. Dis dat ek sê daar's 'n spesifieke rol vir mans en 'n spesifieke rol vir vrouens. En wat ons hier sien, wat in Thyatira gebeur het, is dis nie die feit dat Jezebel daar was wat gemaak het dat die kerk vou nie. Dis dat die mans nie hulle werk gedoen het nie en haar toegelaat om dit te doen. Die mans wat hulle werk moes doen was nie daar nie. Nou, ouens kom altyd met hierdie ding en dan gebruik hulle soos vir Deborah in die Ou Testament as 'n voorbeeld van ja, maar hierso sy was 'n rigter eerstens en dit was weens omdat die mans nie hulle werk gedoen nie. So weens dit is nie iets wat God beplan het nie. Dit was nie die ideaal dat sy moes 'n rigter gewees het, dat sy in hierdie autoriteitposisie wees nie en weens dis nie 'n voorbeeld dat sy in 'n pastoorrol of enige so iets gefunksioneer het nie. Maar dit moet jy verstaan. Hierdie kerk het gevou want hulle toegelaat dat hierdie Jezebel vrou in die kerk in 'n autoriteitrol staan. Dan kom ons by vers 24 met vers 23 ook. And I will kill the children of death and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts and I will give unto every one of you according to your works. Die bemoediging in vers 24 en 25. But unto you I say and unto the rest of Thyatira, as many as have not this doctrine and which have not
known the depths of Satan as they speak, I will put upon you none other burden, but that which ye have already hold fast till I come. Hierso het ons 'n eksplisiete bewys van Christus se tweede koms. Hy sê, hold fast totdat ek kom, totdat ek terugkom, hou vas aan hierdie ding. En hierdie, soos ek veel ook gesê het, is 'n baie prominente ding in ons kultuur vandag. En ek wil ook vra julle net soos wat ons nou deur hierdie geskiedenis van hierdie kerke gegaan het. Watse kerk dink julle weerspieël hierdie perfek? Wat 'n baie hoë agting het vir een of ander goddelike vroufiguur? Die Rooms-Katolieke Kerk. Presies. So die dieptes van Satan, hierdie esoteriese Babyloniese sektes wat begin het in 378 na Christus, kan julle self gaan bestudeer, en dan het die ontwikkeling van die Rooms-Katolieke Kerk begin. Die papacy het begin omtrent rondom hierdie tyd. En hiersoos, as julle wil hierdie ding in diepte gaan bestudeer, gaan kyk Chuck Missler, hy het 24 sessies oor Openbaring. Julle gaan later sien, daar's dele met hom wat ek baie verskil, as ons kyk na eindtye studies, maar van hierdie goeters is dit baie goed. Vir al die geskiedenis en hierdie tipe goeters, gaan kyk sy goed en gaan lees die boek A Woman Rides the Beast van Dave Hunt, as jy hierdie geskiedenis wil verstaan. Ek dink elke Christen moet daai boek kry en dit lees. Jy gaan kyk in hierdie tyd, die Inquisition van die pause, van hierdie pause, die Rooms-Katolieke Kerk dink ek wil hierdie baie goed wegsteek, was van die booste mense wat geleef het in die geskiedenis. Hulle het Christene gedoodgemaak, gemartel by die duisende. En die Inquisition het hulle gesê, hulle het mense skuldig bevind onnodig van goed om hulle geld te kry, dood te maak, hulle het hierdie ding totaal en al gemanipuleer. Julle kan gaan lees die geskiedenis van al die pause van die 300s tot, selfs tot waar ons nou is. Maar daar was 'n tyd wat hulle vir 'n verskriklike boosheid was. Dit is die geskiedenis van die Rooms-Katolieke Kerk. Ja, verseker, ja. Baie van daai goed is ook simbolies van hierdie esoteriese Babyloniese goed wat ons daar sien. Julle sal dit sien in hierdie music awards en hierdie goeters ook. Soos jy sê, die Olimpiese spele beeld baie keer, hulle het mos op so building ook gery daar. Baie van daai goed het 'n sataniese oorsprong. En dan vers 26 tot 28 sien ons, and he that overcometh weer and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. And he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of a potter shall they be broken to shivers, even as I received of my Father. En dan eindig hy, and I will give him the morning star, he that have an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. So, die profetiese applikasie, die beste manier om dit maar te sê, is die middeleeuse kerk, wat hoofsaaklik die Rooms-Katolieke Kerk was, wat meeste van die goed gedoen het in daai tyd. So, hierdie was nou die eerste 4 kerke. Ons gaan nou volgende week gaan ons Openbaring 3 doen. Ons gaan Openbaring 4 en Openbaring 5 doen. En van daar af gaan ons eintlik eerste in die baie diepte eskatologie. So eskatologie, die studie van laaste dinge, dit is waar ons gaan baie praat oor die wegraping, ons gaan praat oor die koninkryk van die Here en dit is waar ons meeste van daai goeie sal sien.